Ons wag net vir Arna en Potty om ons te join. Dan kan ons begin. Ons gaan vanaand voort met Wie is Hannes Lottering, deel 2. So, die mense wat wil weet wie is Hannes Lottering, waar ons nou al vir jare aangaan, join ons. Gerus. Soos, sekere content creator moet sê. Ek gaan nou nie name noem nie, ek sê nie geld nie. Okay. Ons wag net. Hoi. Hoi, is jy op? Okay, ons wag nou net vir Erna hulle. Ja, Erna het klaar ingeboek, hoor. Maar ek sien haar nog nie. Jy is ook 'n moderator, kyk ek vir jou kan kry? Ja. No, shit is going down tonight. So, ja. As hy so invited. Arna, okay? Weet jy hoor? Ja, ek het hom nou invite, ek het hom nog gesien, so. Okay. Ek weet nie of Potty al op is nie. Hallo. Erna. Hallo julle. Gaan dit? Hallo Erna. Goed en julle? Goeie, dankie. Hallo regterwyn. Okay, Is my seun ook hier so? Hallo my seun. Ek net julle kamera aansit. Maar toe kom hulle nou nie aan nie. Ek gee my net 'n oomblik. Daar's hy. Nee, maar moenie worry oor my nie. Ek gaan eers kameraloos wees. Okay. Goed. Hallo Wayne. Nee, Arna, ek sê shit is going down tonight, so ja. Nou ja, toe ons is reg. Ons wag net vir Potty. Okay. Sit jou brille aan, laat jy mooi Laat ek maar my brille opsit. Laat ek mooi sien. Ja. Potty kom kwad toe. Marcel sê hallo vir Skalk. Ek gaan gou weer vir hom share. Ja, ek gaan ook share, ja. Ja, laat ek net vir Potty sê hierso. Jy sien ons al kom pad toe Potty. Ek het hom nou net vir hom gesê. Ja. Okay, ons share so lank. Ja, laat ek ook gaan hierso. Wow, wat kyk die verkeerde ding. Ja. Goed. Ja, vanaand gaan ons 'n lekker live hê. En weer eens, hierdie is nie vir sensitiewe kykers nie. Yes, trigger warning. Trigger warning. As hy. Want vanaand gaan lelik raak. Lelik. Hoor, ek het nou amper hierdie live in een van ons ou JS groepe met meer as 150,000 mense geshare. Wow. Dit kan dalk werk, dan kom hulle maar. Ja. Ek sy wyn vanaand wil doen en so. Kom ons kyk nou maar. Ons is vanaand die wille vir die VDM's. Ja, vanaand ons het ook ons drama wat maak. Hoorie, ek is nou terug. Leonie verdwyn sommer los ons hier alleen. Hey, maar kom ons gesels maar. Hoe gaan dit daar by jou, Erna? Dit gaan goed. Dit was vandag verskriklik warm.
En, maar dit gaan goed. En my kind is weg, so dit was die eerste dag so alleen in die huis. Ja, ek het gedink Voel dit gaan is iemand missing. Ja. Ja. Nee, ek het regtig gedink Van dit gaan TikTok. baie sleg wees. Marcel Janie Leonie sê sy gaan TikTok opblaas. Sy moet net terugkom. Ja. Ons hoop dan maar hier kom stop nou 'n swart kar voor gangsters by ons huis nie. O aarde. Ja, Marcel, ek bly hier in die Kaap, maar hier in die Oos-Kaap eintlik. Naby Port Elizabeth. Hallo Right. Potty. Ja, hier's Potty. Hi. Okay. Amper het ek myself uitgegooi. Net nie dit nie. Nou, invitation sent, okay, kos kyk. Hallo, dit hy. Hallo julle, ek sien nou weer nie vir Potty nie. O, daar's hy. Hallo Potty. Hallo julle pragtige mense, hoe gaan dit? Goed en jy? Goed en jy? Uithou kan nou in Bekkou, ons moet maar. Daai enetjie. Okay. Nou julle, ons gaan vanaand begin. Potty gaan begin met mense wat bietjie sy gat krap en dan gaan ons aan met Hannes Lottering wat ons gat nou al krap vir jare. En ek wil hê mense moet verstaan hoekom. Ons praat nie verniet heeltyd oor hierdie stuk gemors nie. So, okay, Potty, jy's welkom om te begin. Waar begin ou? Dis die goeie vraag. Potty, miskien moet jy daai screenshot lees wat vanoggend op die groepie gesurface het van daai Tess Rickert Tannie, kom ons noem maar so. Okay, nou moet ek hom eens gaan soek. Ek het nou nie vir dit voorberei nie, maar laat ek gou kyk of Okay, ek hom maar kry. Ou Tess Rickert. Kyk die kieterkant. Wat 'n voorbeeld van 'n kind van God. Nee? En ek sê dit met respek. Ja. Julle sal môre die video sien waarna ek werk. Ek het vandag per toeval wat ek gou hier kyk. Ja, ek het nou so baie dinge wat ek gelyktydig moet Potty, kry. ek wil vinnig ietsie sê. Baas. Ek wil vinnig ietsie net nou Praat, aan. ek soek nog goed hierso. Jy sê wat 'n kind van God, né? Hierdie mense wat maak asof hulle Christene is, né? Wat so skynheilig is en wat agter God wegkruip en wat goeters aanvang in die naam van God, pis my af. Hierdie mense moet regtig bykom. Ek is moeg vir sulke mense. Is skrikwekkend hoe ek het op 'n directory afgekom. Ou Tess, spesiaal vir jou en ek gaan jou sê op. Hoor jy sê net gou, raas my fan, hoor julle hom? Nee, Potty. Nee, ons hoor nie Potty, jy's reg. Myne ras. Maar ek kry regtig Okay. baie. Ja, ons hoor Ek dit het nie. afgekom op 49. Hoor julle hom? Nee. Nee. Okay, laat ek hom maar 'n bietjie afstel gou. Jy hoef nie Potty, ons hoor hom nie. Dis Ons hoor hom myne nie. is ook aan. Ja, myne is ook aan. Moenie worry nie. Nee, los hom Okay, Potty. nee, dan sit reg seker maar dis my gerookte longe wat julle seker dan hoor. Ek het 49 boodskappe van anti Tess Rickert gekry. En in een van hulle bid sy verskriklik vir haar organisasie en die mense. Toe het ek nou 'n video saamgestel van haar gebedelike voice note met 'n paar screenshots daar saam van hoe hierdie goddelike anti moet van mense praat. Nou dit het gebeur na ek gaan nou nie die voice note, die screenshot soekie. As jy hom maar kry, kan jy hom lees. Maar so rukkie terug het ek 'n voice note geplaas waar sy my beskuldig het oor hoe ek haar kinders wil laat seermaak en hoe haar kinders op skool bodyguards moes gehad het selfs as hulle toilet toe gaan. En maar intussen toe kry ek 'n stemboodskap Nie so. was yes. Nee, dis maar net my kat wat my loop en soek maar hy het my nou O opgeskeer. ja, het gebeur hier by my ook. Ek gaan die liggie aan en dan bly ek stil.
Maar toe kom ek agter daar's 'n Kobus Kremer gewees. Wat sy presies dieselfde goed. Dis nou ek en hy somme wat saam die goede gereël het en haar kinders wou laat seermaak het. Tot vanoggend waar ek 'n lagwekkende mense, dis lagwekkend, julle het hom gesien. Boodskap sien waar ek vir haar gesê het, is maklik om haar kinders te laat verdwyn. En 2 dae later was daar 'n poging om haar kind te ontvoer. Nou mense, julle moet oppas vir hierdie pottie, hy's 'n moerse gevaarlike ouwe. Die fok weet, as hy jou nie gaan doodmaak nie, dan gaan jy net verdwyn. Dis lagwekkend die laagtepunt wat hierdie godsvreesende mense bereik om sulke snert kwyt te raak. Maar ek sal nou môre die video's en die screenshots en goed laai en die page 'n bietjie update. Ek is net vasgevang. Hier moet alles wat so skielik om deur 48, 49 voice notes te werk is nogal, dit vat nogal 'n rukkie. Maar dit gaan rondom, ek gaan nou nie die vrou se naam noem nie. Dit sal nou môre gepubliseer word, want ek dink hierdie vroumens gaan 'n bietjie moeilikheid maak vir Outes hulle. Wat hulle haar nou ondersoek het, omdat sy nou op die Boif rommel organisasie van haar se naam gebedel het. Toe het hulle nou 'n groepie gestig waar hulle die vroumens ondersoek het. Mense tot 'n oproep tussen haar en die vroumens waar sy vir die vroumens sê, die polisie kom haal jou laptop, jou toestel. Hulle is op pad, waar sy sê, gaan handig om in, sê die vroumens nou, wat van as hulle dit nie kry nie? Toe sê sy, dan sal sy dit publiseer wat die vroumens vir haar sê, jy sal fucking om verskoning vra, stuur hulle kom haal my goed. Nou, ek weet nie wanneer hierdie ondersoeke was, ek neem aan is 'n hele paar jaar terug. So Outes, wat het van die suksesvolle ondersoek van jou geword, jong? Is die vrou nou toe gearresteer? Jy het mos nou so gespog, jy sal self hoor ook. Ek dink nie as jy kan al jou voice notes onthou nie, maar jy sal hulle hoor, hopelik môre deur die dag, hoe jy jou mense bullshit, hoe jy vorder met jou ondersoek en jou vaste bewyse, en hierdie vroumens gaan lank tronk toe, tot waar ou pottie nou jou kinders sal 2 dae, nadat ek 'n dreigement gemaak is, was daar 'n aanslag. Nou, waar is jou polisie? Ek sien jy sal hoor daar op die voice notes, noem jy 'n brigadier se van ook. Ek gaan nie nou my uithaal nie. Daai brigadier moet kom sê, waar is die saak wat jy teen my gemaak het, ou? Ek meen, ontvoering is 'n baie ernstige ding, so brigadier, jy sal hoor wie jou naam en jou van is. Ek wonder of jy nog in die mag is, maar ek gee nie fok om nie. Jy moet maar kom sê, jong, het jy nagelaat om Outes se saak te ondersoek of wat? Ek weet nie. Okay, dis waarmee ons te doen het. Pottie, ek wil 'n bietjie perspektief hierso gee, want miskien weet die mense op TikTok nou nie van wie ons praat nie. So die vrou van wie ons praat is 'n vrou met die naam van Tessa of Tess Rickert. En sy bedryf 'n charity, kom ons noem dit nou maar so, Back on Your Feet Boif. Nou ek ken vir Tess persoonlik. Inteendeel, baie jare terug was Tess een van die mense wat rondom ons kom ons noem dit maar in die regse politiek rondgehang het, in 'n hoop dat daar geldjies na hulle kant toe sal kom. So wat hulle sal doen is, hulle sal 'n charity gaan oopmaak, maar hulle leef uit die charity. Jy verstaan wat ek sê. So die geld sal dan nou vir hulle skenkings deurkom, en dan gevra jy nou later, waar is die geld? En nou hoor jy die geld is nou weg, of hulle kan nie regtig nou verslag doen daarvan nie en. Nou, ek het vir Tess persoonlik geken, en teenoor ek en Tess het 'n baie goeie verhouding op 'n stadium met mekaar gehad, want ek het haar nader getrek en vir haar gesê, Tess, ons gaan hierdie charity van jou moet behoorlik bedryf. So, daar was toe 'n registrasie as 'n non-profit corporation of 'n NPO, ek kan nie onthou nie, maar dit was gedoen. En die publisiteitsmateriaal en die ontwerp van haar logo en al daai goeders. Nou praat ons van seker ten minste 10 jaar terug. Is uit wie se sak gedoen, Tess? Skalk van 'n Merwe. Ek het daarvoor betaal. Ek het vir jou betaal dat jy 'n behoorlike organisasie kan hê. Ek het vir jou betaal vir die ontwerpe, die grafiese ontwerpe van jou logos. Ons het vir jou video's gemaak, ons het vir jou promosievideo's gemaak. Dis deur 'n dame gedoen wat destyds, miskien sal Erna onthou, sy was nog 'n sekretaresse of 'n algemene sekretaresse van NKP. Daai goed is uit my sak gedoen, Tess.
Ek wonder of jy vir die mede-hatertjies daai goed wil sê. Tess, dan sal jy ook onthou, baie jare later was daar allerlei beweringe teen jou juis dat jy bedrog pleeg. En dis baie interessant dat die naam Valerie Baileyveld hierdie week opgekom het, van Swart Maandag, want Valerie was een van die mense wat vir Tess gejaag het, en gesê het, Tess is 'n dief. En Tess, sal jy nou baie mooi onthou, ek het jou ondersoek, en ek het jou gekleer. Hulle het selfs vir my jou misdaad, jou kriminele rekord gebring, en ek het vir hulle uitgewys dat dit in die meeste gevalle was dit sake wat teen jou gemaak is en later laat vaar is. So ek het jou nog gekleer. Maar een of ander stadium, toe gaan kruip Tess in Hannes Lottering se gat op. En soos dag en nag gaan verander sy toe van kante, en vandag is Tess 'n absolute hater. Sy is heeltemal verswelg in die haatgroepie. Nou Potty, ek gaan nou afsluit want ek wil nou nie jou stage vat nie. Maar was dit nie opmerklik die voice, die screenshots wat jy vandag geplaas het waar sy vir ou klein Daniel Lotteretjie van Front Nasionaal trash en sê 'n hoë gemors hy is net genoem het. Maar vandag sit hulle hand om die blaas. Vandag is hulle soos Boetie en Sissie. So wat het daar gebeur? Ja. Jeesie. Maar ek het ook op 'n screenshot afgekom vandag waar sy ook 'n ander vroumens beskuldig het. Die name sal môre beskikbaar wees, wat ook al kinders wou leed aangedoen het. So dit lyk my hierdie vroumens het 'n probleem met haar kinders, hoor. Miskien moet ek sal sommer sê die SPCA daar gaan ingryp, want ek dink ook nie dis alles haar kinders nie. Ek dink sy maak 'n ander vrou se kinders ook nog groot. Ek gaan vir jou sê wat ek gaan vir jou sê. Moeder is sy nie. Ek gaan vir jou sê, Potty, kyk, sy het op 'n stadium het sy ingewoon by ou Willie Kloete. Hy was toe op daai stadium nog hoof van die NKP gewees. NKP, mense wat nou nie weet, dit was 'n regsorganisasie wat later 'n party was, die Nasionale Konservatiewe Party. Ek was so losweg 'n bietjie met hulle betrokke gewees. Okay, maar die lank en die kort is, sy toe by Willie ingewoon. En daar was so 'n swartkop opgeskote meisiekind wat sy altyd vir ons vertel het dis haar dogter, maar dit kon nie haar dogter gewees het nie, om 'n eenvoudige rede. Sy's 'n heelwat 'n ouer dame gewees en die dogter was baie duidelik, sy was toe nog skoolgaande gewees. So ek weet nie of die dogter ooit regtig haar dogter was nie. Maar wat nou baie interessant is, jy praat van Kobus Kremer. Nou Kobus Kremer, die ouens kan hom gaan Google. Hy's 'n ou wat vir baie jare charity, ook 'n regte bona fide charity gehardloop het op 'n plaas waar hy amper soos 'n halfway house vir mense was. So as ouens nou regtig teen die grond vasgeslaan is, hulle werke verloor, daai tipe van 'n ding, dan sou hulle nou by Kobus aandoen en hy sou so vir 3, 4, 5 maande sou hulle weer op die voete gebring het. En dan gaan die mense nou weer hulle merry way, né? En toe op 'n stadium kry sy 'n moersige stry met ou Willie Kloete. En toe kan sy nie verder by hom in die huis woon nie. Toe gaan bly sy by Kobus Kremer. Hy maak toe nou maar sy poorte vir haar oop. En toe is daar ook 'n Toe gaan plak sy daar. En toe sit 'n verskriklike bekleier op 'n stadium met Kobus Kremer, en toe trek sy weer daar, maar nou hier kom 'n interessante ding. Net na sy daar weg is, kort na sy daar weg is, toe word Kobus Kremer ewe skielik uit die bloute deur die polisie gearresteer vir besit van wapens. Nou, ons het vir Kobus uitgekry. Ek gaan nie sommer die naam noem, Barend Taubin. Barend sal nou presies weet van die geval as ek daarna verwys. Ons het eventueel vir ou Kobus uitgekry, ek dink hy het iets 2 weke wat hy in hegtenis gesit het op die wapenstorie. Net vir die polisie om toe die saak terug te trek, want daar was absoluut geen nexus tussen hom en die wapens wat gekry is nie. Die wapens is dis waar die vraag rondom Tess inkom met die wapens. Korrek. Want die wapens is gekry ver van sy huis af in een of ander tipe van 'n donga. Was daartoe inligting vir die polisie gegee. Hy is nou hierdie vreeslike regse en hy maak nou eerlik wapens by mekaar en die polisie gaan, hulle kry die goed in die donga en toe is Kobus nou gearresteer, maar daar's niks wat hom terugverwys na die wapens toe nie. En eventueel het die staat die klagte laat vaar, daar was net eenvoudig niks gewees nie. Maar hier's die ding. Dit het vir ou Kobus, hy was 'n kankerleier, dit het vir Kobus so stamp gegee. Hy is kort daarna sy toe oorlede. Ek dink dit was die hele storie van die arrest en die hegtenis sit en al daai goeders, dit was net te veel op hom. Hy is inderdaad oorlede kort daarna. Want jy weet net, hierdie Kobus Kremer het vasgesit in my brein. Want ek probeer tot vandag toe nog die koppeling kry tussen my en Tess Riekert, want ek ken nie die vroumensie. Korrek.
maar nou die Kobus Kremmer lei iewers 'n klokkie by my, want ek het met 'n Kobus Kremmer gepraat as dit dieselfde ou is. Man, ek wonder of daar ooit WhatsApp daai jare was. Ek dink dit was nog BB of iets gewees. Nee, dit was al WhatsApp groepe gewees. Ek Was dit nee, kan wees, want ja. ek het 'n boodskap hierso wat Kobus vir hierdie selfe Tess Rickert gestuur het. Plextex Tess sy raad gevolg het wat hy vir haar sê, Tess, gaan net vir hulp, ek sal jou inboek, ek sal betaal daarvoor. En die vader weet sy wys dit van die hand en kyk hoe los is haar kop vandag. Sy moes maar gegaan het vir dit. Maar hier het ek nou op hierdie screenshot afgekom. Ek gaan hom lees. Maar nou wat interessant is die Gert van Rooyen storie wat ook opkom in hierdie Weer 'n keer ek het dit gesien. Weer 'n Jong, keer. ek wonder waarvoor skerm hierdie mense, want al die skuld was op my gepak, maar luister wat sy sê, en interessant, luister met wie sy praat. Mevrou die Ewe Susan Smit Du Plessis, sê sy, ek wil iets sê, ek gaan dit sê, pedofiel Pots, het heel waarskynlik, so ek is 'n pedofiel, suggestions gemaak oor wie op die moordlys te plaas. Dit is ek neem aan dis julle moordlys. So ek het die suggestions gemaak, O, jy sommer gesê wie op die moordlys moet kom. Ja, daar sê nee, ek is 'n verskriklike ou. Altyd in Keffende Straat brak in die agtergrond. Onthou nou nê, ons gaan terugkom later na hierdie goddelike vrou toe wat so bid vir haarself en die mense wat teen Boyf optree. Verskriklik. Hy het as frikkietjie baan my en ander gedreig en my kind wat destyds maar 10 jaar oud was betrek. Onthou die vorige stemboodskap, nê? Was ek ook beskuldig van die kind, maar net met dreigemente in die skool en waar sy security en goed moes kry. Daar het sy gestop. Vandag het hy 'n bietjie sterkie bygekry. Vertel hy my mos sy kan ook net verdwyn. Dis 'n nuwe ene. Daar was kort na die dreigemente poging om haar te ontvoer en dit net na Potters onder frikkietjie baan dreigemente rondgeslinger het. Nou Tess, ek het al jou voice notes, ek gaan dit môre plaas wat ek gekry het. Plaas 'n bietjie daai voice notes van my man waar ek hierdie beweringe gemaak het of hierdie dreigemente gegooi het. Ek sê nou vir jou jy kan nie want jy moes ingeboek het toe Kobus Kremmer jou wil inboek. Maar verder. Ja. Potty, wat net eers, het ek jou nou reg gehoor, beskuldig sy jou dat jy probeer het om haar minderjarige kind te ontvoer. Daar was 'n poging tot ontvoering deur jou Potgieter. Is dit wat sy sê? Ja, nee, ek het haar gedreig, die kind kan net verdwyn en 2 dae later was haar poging om die kind te ontvoer. Daar sê, nou Tess, nou raak dit mos nou maklik. Nou raak dit mos nou maklik. Dis nou waar die brigadier môre gaan inkom om te sê, waar's hierdie saak wat hy moes ondersoek het? Sy het hom op sy WhatsApp so. Ja. Ek wil vinnig interrupt. Leonie wil gou praat. Ek wil net sê, ons gaan niemand nou in die boksies toelaat nie, want ons het net ons stories om te vertel. Ja, daarna sy toelaat. Ek sê, okay, Potty gaan aan. Ja, sy het mos die brigadier sommer op speed dial. Ek meen as daar iets met my kind gebeur en ek het 'n brigadier op my WhatsApp, Here, dis die eerste ou wat ek gaan kontak, so hy moet maar kom sê wat het van die saak geword wat hy ondersoek het. Ek meen 'n brigadier is hoog in die polisie, so hulle kon my baie vinnig opgetel het. Maar dan gaan sy verder. Ek glo ook, so sy glo nou, hy weet presies wat van die ontvoerde meisies geword het. Dis nou die Gert van Rooyen meisies. Hy moet ook ondersoek word. Hoekom doen jy dit, Tess? Jy's 'n so moerse speurder. En waar's jou brigadier? Ek kan nie wag vir die dag wat Slak en sy tert agter tralies kom nie. Hier kom julle ook nou somme in hierdie storie in. Dan sal dit Potter se beurt wees om te vertel met wie hy by nasionaal mee saamgewerk het om Slak van die Van Rooyens vry te probeer verklaar. Nou, waar kom jy nou in by die Van Rooyens? Ek verstaan dit nie. Gert van Rooyen te maak. Laat ek net weer lees, dan sal dit Potter se beurt wees om te vertel met wie hy by nasionaal mee saamgewerk het om Slak van die Van Rooyens vry te probeer verklaar.
Ja. Wie weet, dalk kom... So met ander woorde, Wanneau Potty, laat die mense van TikTok nou mooi verstaan. Potty is die persoon wat al die jare die ondersoek na Gert van Rooyen, die pedofilie van Gert van Rooyen, beweerde pedofilie, die wegraak van die kinders aan die lewe gehou het, dat ons nie vergeet daarvan nie. Hy is die ou wat heel waarskynlik die meeste weet van almal deur sy ondersoeke, want hy is die ou wat probeer bepaal wat gebeur het. Nou okay, nou gaan gooi hulle dit terug, en dis wat hulle altyd doen as hulle skuldig is. Hulle gaan gooi dit terug en sê, Potty is nou die pedofiel. Maar hoor nou skalk. Hier, skalk van 'n Merwe wat hier praat. Nou is ek ook so betrokke. En sy moet van jou praat, want sy sê dit duidelik hier. Ja. Ek kan nie wag vir die dag wat Slak en sy tert agter tralies kom nie. Dan sal dit Potter se beurt wees om te vertel met wie hy by Nasionaal mee saamgewerk het om Slak van die van Rooyens vry te probeer verklaar. Wie weet, dalk kom alles oor die Van Rooyen ontvoerings aan die lig en kan hy saam sy Nasionaal makkers die twee Merwies join in die selle. Dis was jou brigadier, jong. Liewe genade. Wat so 'n vrou van God, nê? Dit is die mamma van God. Julle gaan julle môre fucking siek lag as ek hy video laai. Maar Tess, ek gaan jou nou sommer vra, wat is Skalk en Leonie met Gert van Rooyen van 20? Ek was 'n skoolseentjie. Leonie was waarskynlik nog in doeke. Wat se jaar het As jy bedonderd, Tess, met jou lang sy het haar kop heeltemal fucking verloor, want ek het sommer die lys ook lyk my gehelp opstel wat julle wou vermoor het of moes laat vermoor het. Ja, maar Tess, Riekert, Skalk van 'n Merwe. Skalk van 'n Merwe was ten tye van die goed 'n skoolseentjie. Ek was seker laerskool. Ek het die dogtertjie se gesiggies op 'n melkboksie gesien. Ek het daar in die Karoo groot geword. Wat op aarde, wat op God se goeie aarde wat kan ek daarmee te maak het? Leonie was toch in haar doeke, letterlik in haar doeke. Want ek is 7 jaar jonger as jy, so ek meen, hoe oud is hierdie Tess omtrent? Nee, sy is oud, seker 50, 55, 60 daar rond, ek weet nie. Is dit oud? Kies, ouer as ons, volgende generasie. Dan wonder ek nou, verstaan. Want nou neem ek aan, laat haar clash met my het juist gekom met hierdie Van Rooyen goed wat ek so oor vrae gevra het. So dan was sy saam met Don Chandler en hy klomp in die fucking selle bootjie, ou Lavon. Ek wonder waar sy en Lavon in die selle, of sy maar dit is wat vir my, dis wat my plaapotjie, want hulle sit almal saam in die hartgroepie. Ek het nie eens geweet van ou Lavon, hierdie ding wat lyk soos Ronald McDonald. Ek het nie eens geweet van haar bestaan nie. En hier begin 'n gun sy my, soos in, wie's jy? Waar kom jy vandaan? En sy is die ene wat begin het met die storie dat ek gesê dis reg om met dogtertjies te peter. En Tess praat in dieselfde rigting, so daar moet 'n connection wees, hoor. Maar dis baie interessant hoe mense en ek het dit nou eendag van Lavon ook gesê. Op die groepe waar hulle met mekaar praat, is dit gooitjie voor en gooitjie agter en hulle bid vir mekaar. Dan kom hulle op hierdie haatgroepe net, dan is hulle die trailer trash van die aarde. Wel Potty, ek het vandag gehoor, ek en Pieter Groenewald van die Vryheidsfront Plus het hoeveel was dit, 700 miljoen of wat? Van George se munisipaliteit gesteel? Hier, ek het daai ding gesien van ou Werner. Ek het op 'n screenshot afgekom met sy Werner. Nou dis die ander ding. Werner en Kobus Kremer. Ja. Dieselfde Werner Smit wat die kak gegooi het. Yes. Word ook in een van haar boodskappe aangehaal. Toe's hulle twee somme weer saam. So dit lyk my as sy 'n fight met iemand optel, dan is jy sommer betrokke met 'n ander ook. Ja. Maar anyways, jy sê, ek kan nie help om te lag vir hierdie konkoksie nie. Volgende week is ek ook daarbey betrokke. Nee, maar die is so mal. Hulle sê ek was in 'n malhuisie, want hulle fucking hoort almal daar. Die ding is so mal soos 'n haas, mal soos 'n springhaas. Maar dit maak so Roxy hier onder raak lekker mal. Roxy, is Roxy. Kyk wat sê sy vir jou. Maar ja. Yes, Roxy. Okay, ek volg nou nie daar nie, want ek het 'n Sy sê, Leonie, jy's daarom 'n beautiful tert.
Dankie. 1000-maal mooier as 1000-maal mooier as daai droogkoeke van die haatgroepies vir Laat ek altyd. my Droogkoeke, Erna. Dankie ek Jy dink. is daarom maar gegooi met die filters vanaand, jong. Jessie. Mooi so, Roxie. Maar dis pragtige filters, hoor. Dankie Potty. Maar Roxie, gelukkig is daai mooi tert my tert. So ja. Ja, nee. Nee, ek sê vir jou Erna, jy ek vertel hierdie goed vir 'n vroumens vanmiddag nie, waar ek 'n bietjie gaan koffie drink het. Hulle sit met 'n oop bek vir my en aangaap. Hulle dink ek praat regtig snert wat ek hulle nou vertel. Hulle kan dit nie glo dat ek sulke goed vir hulle vertel wat van my gesê word nie. Ja. Ek kan eers weet waar jy gaan koffie drink. Nee, moenie nie vir Potty vra nie. As ek sê ek was nie deur die dip, dan sê hulle weer ek was in die lokasie. So ek het maar in die lokasie gaan koffie drink. Ja, hy het soos later 'n bietjie vereniging toe gery met die Fortnite party. Daar sê ek het my seun gaan soek. O my heerlikheid. Want hy soek op Ek sy maar 'n bietjie lag kinders, maar tussenin. syne is almal in die fucking lokasie. Ja. Here, ek Ja, kyk dis soos vandag 'n weer ad-break. Ek kyk vandag weer 'n video van daai man waar een van sy laastes waar hy loop 'n live en maak. Hoor jy, hy's daar om 'n fucking down and out hoor. O, anders, ja, nee, hy's Ek weet nie of jy daai twee sataniste ken wat daai vrou se keel hier in die baie afgesny het nie. Wat dit oorleef het. As 'n ou en Hannes se wat is haar kyk naam? nee. Allison vroumens. O ja, Allison. Ja, as jy Ek weet Hannes van se haar. oë sien nee, dan sien jy daai twee ouens se oë. Regtig is fucking terug in sy kaste. Sjoe. Nee, hy's moertoe. Potty, hy lyk baie sleg. Hy lyk ongelooflik sleg hoor en kyk die goed wat hy plaas op sy TikTok nou. Ek meen dis dieselfde stories letterlik oor en oor. Elke dag kom hy en dan plaas hy alles wat hy die vorige dag geplaas het net oor en oor met 'n nuwe stertjie. Ek sê nou vir jou sy kop het hom heeltemal verlaat, hoor. Ja, nee, daai ou hy regtig, hy's teen die ou wat destyds hierdie regse leier was, nee, is hy in sy moer. In die hartseerste Hy is van karma. hy's te Bliksem hy's te hom. dom om agter te kom. Hy leef in die gutters waar hy my en jou toegewens het om te bly. Want hy is nou daar. Exactly. Hy gaan nou 'n live maak en sê, ek is 'n miljonair." Het hy vir Santi gesê, Ja, ek ja. is al in daai jare 'n miljonair en ek het goed belê. Ek leef goed en fucking toe gaan sit hy by Maar Absa 12 Potty- uur in die aand. Toe maar Potty hou nie gaan hom net nou beet kry. Okay, kan jy 'n bietjie oor hom? Lus. Yes, ja, nee, maar ek dink ek is nou klaar oor ou Tess. Ek sal nou deur die aand daar My skat, af. wat maak jy met jou wyn? Nee, ek voel kom Sy met my daar wyn man. Hoorie daai so foute Hardes, nou ja. afgegooi. Hardes sê daar môre gaan julle dalk ook beskuldig word met Louis Liebenberg se geldskema. Toe maar daar was Ja, al ons is so. Ag, my Ons is reeds. Ja, ons Hoorie, is Ons het ons Dis 'n eie nuwe geld een gesteel, vir ja. hulle. Louis Liebenberg het my ook betaal. So stuur hy fucking prokureur laat hy my kom aanvat. Julle siek moere. Roxie is reg. Sy moes ou Hannes toe hy moes nou in die hof moet verskyn toe het hy nie klere nie. Hy het nie klere om die hof toe te gaan nie. Nou gaan koop Santy. Nou Santy en Amanda was daai tyd sy beste vriendinne. Kom ons doen dit nou maar so. Ek dink die Santy het ooit iets regtig met hom aangegaan nie. Amanda het beslis wel. Toe moet hulle vir hom gaan klere koop. Toe moet hulle vir hom hy het letterlik klere gehad om te verskyn in die hof nie. Ja. Korrek. Dis die einste hemp wat Santi teruggevat het. Wat so oopgemaak gewees het waar hy die krapmerke van die speurder gewys het. Toe sê Santi mos om daai skeer, hy krapmerk op jou bors te kry. Hoekom is die knope nie af? Jy het jou hemp oopgemaak laat hy jou krap. Ja. Daai selfe hemp. Met ander woorde sy die hemp teruggevat het jou nou reg gehoor. Sy het hom in haar besit. Ek wonder Oh my ek gaan nou nie ek praat nou uit my beurtyd, maar ek dink amper daai hemp is vir die speurder gegee. Wow, nou dis interessant. Ons moet weer daarna SAP 13 stoorloop inbreek. Ek wil daai hemp hê. Ja, ek soek ook 'n paar nuwe voice notes. Waar's Hannes se prokureur?
Julle tap and share toe. Ek klink nou soos Potty. Tap and share asseblief. Ja, asseblief, want Maar jy doen al goed met Wag, dit. laat Ek moet nou ook ek begin kyk goed doen. of ek al gerepost het. is ons nou by Hannes. Ek weet nie, het jy Ja, klaar ek met sal my nog weer dink aan iets in inval later. Maar Potty, kan jy nie so Okay. swak green screen oor test nie of iets? Ek Want almal nie met hoe bietjie dinge werk lyk die green vrou se screen. gevreet. Maar hulle sal sien op Wat die het einde gestres? van die video het ek my webwerf groot gesit. So hierdie slag gaan hulle dit nie mis nie. Elke Kan ou wat daai daarop video sien, Sarah. En sien. daar het ek ook die webwerf geskryf. Hy's op my www.skandal.co.za gaan soek daar Ja. julle. Hoorie, maar voor jy nou lees. besig raak met lottering, laat ek net hierdie ene vir Wayne vertel. Jy praat oor van die diamantpakkies en die goeders. Hoorie, nou verkoop Louis mos verskrikte diamantpakkies en almal kan nou sien wat is nou die stukkies glas wat hy verkoop en die myn en wat. Nou sit ons op 'n groepie. Jy sal hom nou onthou, Potty. Nou daar's 2 of 3 mense, gaan nou nie hulle name sê nie. Hulle bring nou eerlik vir ons video van wat hulle nou afgeneem het by die vreeslike myn van Louis. Ek sê vir hulle, hoorie ouens, hier's niks met myn nie. Al wat gebeur is Louis sif myngrys. Dis nie 'n myn nie, hy sif myngrys. So ja, dit Skalk, was ek en jy het al koppe gestamp oor daai storie wat ek geglo dis fucking diamante, nê? ja, dit was nie uit myngrys en onthou dit was hy het selfs joernaliste saamgevat. Ag man, dis daai tipiese goed van op 'n baie klein skaal dan herwin hulle mos die myngrys. Dis die goed wat Daar daar is sy gehad het. daarbo julle. Dis Rickert. Daar Hierso die is die vrou. Dis al foto wat gephotoshopt Nee, is. Wat laat sy nee, bietjie dis- mooier dis- lyk, maar dit dis- lyk nie dis- regtig dis- so mooi nie. Glad nie. Bliksem ek nou nee. hier van die bed af. Nee, glad nie. Leonie, dis nie eers naaste by reg nie. Nee, maar dis die video wat ek het, man. Ek wys dit die freaking video wat ek het. Nee, sy so 'n goblin met so haakneusie en sulke puntoortjies. Die mense wat nou meer in my kerke sal nou weet waarvan ek praat. Ja, Nou kyk. sê Luister Skalk, ek wil vir jou vra actually, nê. Ek wil jou nou 'n bietjie op die spot sit vanaand. Jy Ja. het gesê daai goeters van Hannes, jy sal dit voorlees as jy moet en ja, ek dink jy moet. Die res van daai goeters wat hy gepost het wat so fucking vieslik is. Die wat moet ek doen my skat? Ja. Van Hannes Lees Lottering, jy daai goed dit? wat so af is, nê? Kan jy dit green Ja. screen of kan jy dit lees vanaand? Nee, ek kan dit Asseblief? die green screen nie. Ja, okay. Nee, lees. my skat, nee, daar's te veel. Wow, ons sal moet ons Daai sal op die baie video, selektief daai moet op die gaan. video. Asseblief die res van die video. Okay. Want dit is vieslik. Ek weet jy wat, ek cringe om dit te lees. Nee, ek weet, Ja, maar ek wil jy nie van die goed lees wat hy die laaste 2 dae opgesit het nie, want dis nog snaakser. Hoorie, laat ek net myself nou hierso 'n bietjie mooi verstaan. So Hannes is nog steeds bedrywig op TikTok, soos ons nou mee praat. Ja. Nie net Here bedrywig mense. nie net bedrywig nie. Hy boost posts want jy kan sien Ja. dit is goed wat soos in geen views het nie. Daar's soos in 20 mense, nê? 20 views. Dan sien jy ewe skielik nee, nou is hy al 1000 views. So hy vat nou sy laaste bietjie broodgeld en dan gaan leen hy seker nou nog 'n paar rand by ou Petro ook. Hy het nog R70 vir my ook gestuur. Nou moet hy nog 'n uur langer by my Absa sit. donder. Dom. Ek moet regtig so mooi myself inhou vanaand en mooi praat nê, want kyk nê. Hierdie mense Ja, dryf jy jou verloor tot die jouself, maar dis wat slegste- hulle soek, nê. Ek weet. Ek wil nou juist die lottering blogspot want dit was daar waar hierdie goeters was. So gee my net 'n oombliekie. Ek gaan nou- skalk die maklikste op as hulle hierdie skandaal.co.za intik, want daar moet hulle net op 'n gesiggie klik. Al die links is daar. Okay, maar jy sien ek kry nou nie. Ja. Probeer doen, nê? Want ons het mos nou hierdie eerste live van Hannes Lottering gemaak waar ons nou vir mense uitwys wat hy sê, wat hy doen, wie hy regtig is, nê? Wat 'n gevieslike vuil gemors hy is. Nou gaan hy op sy TikTok en hy probeer die teenkant bewys en hy probeer hom nog steeds hy my afpers. En hy probeer nog steeds vir mense sê ek was 'n prostituut en ek was 'n stripper en laat ek 'n aborsie gehad het. Come on Hannes, hoe fucking siek is jy? Ja, maar wat nou, kyk nou hoe is die kontradiksie hier. Eers probeer hy vanoggend, dis nou ek skalk. Wat nou my eie vrou die goed laat sê want ek het nou 'n clown profiel van hom gemaak
En dan dis nie regtig hy wat die goed sê nie, maar nou vergeet hy wat hy in die oggend gesê het, nê? Teen vanaand. Toe hy met presies dieselfde goed gaan post hy nou op sy TikTok. So het ek nou intussen sy TikTok oorgeneem. Is dit nou het ek hom nou of het ek hom nou hoe kom die goed nou daar? Met altyd ja, hy's 'n patologiese fucking leenaar man. Okay, wag, kom ek gou. Ek moes vanoggend regtig hard gelag het vir 'n comment wat oor jou gemaak was. Ek het kliphard gelag. Want jy het die mense so geskerm uit COVID uit, dat jy fucking 'n multimiljonair geraak het. Tot vanoggend waar ek lees, jy die munisipaliteit van George of iets geskerm saam met 'n Pieter Groenewald, ook uit 'n 260 miljoen uit. Dooie donderskalk, wat maak jy met al die geld? Ja, ek het ook dis waaroor ek nou net gespot het, Potty, want ek het toe nou ook gelees, ek en Pieter Groenewald en dan noem hulle nou nog name daar. Ek ken nie of daai mense nie, maar ons het die George, ek weet nie hoekom nie, maar die George munisipaliteit het ons uit 200 miljoen en dan het ons mos by Swart Maandag het ons nou 6 miljoen. Dan het ek by die Sakekamer in Welkom Fok het hulle so bankrot. Ek meen ek het toe ek die president daar was, het ek een van hulle persele gehuur dat hulle net 'n salaris kon hê om hulle sekretaris te betaal. Maar by hulle het ek ook geld gescam. Kyk as 'n persoon nou as 'n persoon nou by my kom en scam kom hoor. Dit is nou maar so. Jy weet jy gaan gescam wees. Okay. Kyk vir Roxy hierso, sy sê skalk daai ou biltong HL bly by Petro. Ek het dit met my eie oë gesien. Ek bly naby hulle. O, is dit Roxy? Nou daai het jy dit. Meer vertel. Daai het jy dit. Daar sê jy bly in tiny house. Daai tiny house wat hy mos vir die ouma moes gebou het. Hulle wou dit as 'n nie 'n B&B nie, wat is daai Airbnb? Hulle wou dit uitgehuur het, maar toe het hulle nooit 'n aanvraag gehad nie. Hy bly in tiny house. Dis korrek. Die mense daar op in die straat, onthou hulle woon. Hulle wil nie vir anders daar hê nie. Die mense op in die straat het dit vir my laat weet. Dit is inderdaad so. En julle kan nou sê wat julle wil, weet jy nie? Van al hierdie mense op social media en haatgroepe en TikTok, die vrou wat ek die jammerste uit my hart uit voorkry nie, is daai Petro. Daar het 'n moerse klomp van haar voice notes op my kassie beland wat ek hier het. En ek sê nooit plaas nie want sy het my niks gedoen nie. Daai arme vrou nie, is so verward. Ek dink sy soos hierdie Tess Rickert, hulle het nie 'n fucking clue en daai Susan ook. Hulle het nie 'n clue waantoe in die lewe hulle op pad is nie. Ja. Daai arme Petro nou opwees van verliefdheid, want die God weet sy hou nog steeds oor land aan dit soos wat ons nou hier praat. Sy Petro bly vir Hannes teruglaat na lewe. So hoe sê hulle is ek is mos collateral damage. So wat is Petro nou? Sy is collateral damage. Petro is ongelukkig collateral damage want ek self het op 'n stadium met Petro gepraat en vir haar gesê distansieer jou net. Haar familie het vir haar gesê distansieer en elke keer dan praat hy haar gat in die kop en dan gee sy maar weer toe. Maar okay, ek het nou daai screenshots as jy wil hê ek moet lees. Doen. Ja. Ek wil net gou iets sê oor hierdie Petro. En die voice notes wat ek het het gegaan oor toe hy deur mekaar geraak het met daai vroumens. Hierdie skoonheidskoningin wat soos ou Tess gelyk het. Wat Petro so gehuil het oor die vrou of ek kan nie haar naam onthou nie, maar daar het sy gehuil fisies op die voice notes oor daai man. Dis daai ene wat die skills development en welkom doen daai ene. Ja, ek weet daarvan. Dit was 'n vreeslike storie geweest, ja. Okay, maar nou weer eens konteks. Nou die goed wat ek vir julle voorlees is alles gepos gewees in die groep wat Hannes bedryf het, Valdam, Viking en ander gediertes, ongediertes. Dis alles Hannes Lottering in sy eie groep en op al hierdie goeters wat ek nou lees, sal sy mense kom kommentare lewer, soos byvoorbeeld daai Jan Kots, né? Hy's een van die vieslikes. Daniel Lotter, Babs Lotter. Dis mense wat altyd 'n kommentie kom lewer. Nou kom Hannes en hy sê maar ek het nou sy profiel gekloun. Nee Hannes, dis op jou groep waar jy sit en jou vriende met mekaar praat. Okay. So hy skryf byvoorbeeld en skielik uit die blou te verdedig die wannabe politikus, dis nou ek, sy hoervrou se eer.
Dan sê hy, hoe vertel enige een dit oor 'n has-been hoer trou met 'n wannabe politikus? Dan sê hy, okay, hierso is nou weer, dis nou die panlekkerheid, dan sê hy weer vetseun, blykbaar is ek vet. Vetseun, ek weet nie van watter game aan jy praat nie, my ou, jy moes beter gekies het, voor jy getrou het met 'n siek hoer. Dan sê hy, fok jou en die ousie, dis die een wat jy gesê het, fok jou en die ousie wat jy met suurpap uit 'n drein gelok het. Yes. Dis nou weer van die gooseberry. Dan, hier's kindersmokkel. Dan sê hy van iets van Kom dit weer by kindersmokkel. kinders uit. Is hy weer met kinders? Dan sê hy, dit klink eerder vir my na iets wat jy en jou vrou sou doen. Jy is nou net vies vir my oor ek jou moes sê jou vrou is 'n hoer. Ek is jammer dat jy by my moes hoor, jou vrou is as 12-jarige verkrag. Weer 'n kind. Nee, Leonie is nou volgens hom op 12 jaar oud verkrag. Dit is hartverskeurend. In steede dat sy sielkundige berading daarvoor kry, het sy besluit, spyker is te lekker. Geen kind behoort deur so iets te gaan nie. Op 12-jarige ouderdom het sy 'n vrou begin hoer. Yes. Het sy dit vir jou vertel? Miskien moes julle met mekaar dit bespreek het voor julle getrou het. Watter siek goed gaan in hierdie, en sorry Erna, hierdie poes se kop aan? Dis Okay, opwekkend. kom ons gaan 'n bietjie verder. Gotcha, fokol, Al wat jy het is 'n cheap hoer wat jy getrou het. Dis nou met my wat hy praat. Julle twee verdien mekaar, jy's 'n useless scammer wat nie wil werk nie en jou vrou wil op haar rug lê en werk met haar bene oop. Dit is julle kak, deel met dit. Dan weer Skalk het nie Leonie het nie in 'n strip joints gewerk nie. Dit wil vir jou ou oom lyk of sy ook nog in Shebeens in die lokasie gewerk het. Wel, geld is geld. Net jammer, haar reputasie is moer toe as gevolg daarvan. My reputasie is nie moer toe nie. Dit is Hannes wat my reputasie traai fucking afbreek. My reputasie is nie moer toe nie. Nee, beslis nie. Ja. Dan sê hy, hoe voel dit om te weet verskeie swartes was voor jou daar? Right. Maak die beste daarvan. Party ouens betaal om haar te spyker, jy kry dit verniet. Count your blessings. Dan vra hy. Iets sê, Hannes het iets met ons te deel, dat hy so praat van swartes. Het jy iets met ons te deel, Hannes? Nee, maar ons weet mos nou, ons weet mos nou wat Lucasie. Ja, onthou dit was die groot ding teen Hannes. Dit is hoekom hy moes nou op my radar gekom het aan 2016, want dit is wat hy gedoen het. Hy het vir kinderprostituie, hy het by kinderprostituie gaan kuier. Maar okay, dan gaan hy voort en sê die vraag wat jy jouself moet afvra, Skalk, is, gaan dit jou vrou minder van 'n hoer maak as jy sê as ek sê sy is nie een nie? Dan sê hy, Skalk, jou verontwaardiging is onvanpas. Almal weet jou vrou is 'n hoer. Waarom jy skielik verontwaardig is daarvoor sal net jou weet. Jou vrou het met Indiërs gehoer, met Nigeriërs en enige man wat wou betaal. Lekker. Yes, Okay. Hy het baie geld gemaak, man. Waar is al die geld? Dan is dit kom Nee, ek steel. weet nie, julle plak aan nou, jong. Dis wat ek Dan gaan hy nou voort. Dan is dit nou weer hierdie van die manstoilet. Ons het dit nou gisteraand gelees. Ja, Dit het op 'n plot gewoon, jy het regtig Okay, dan 'n moer so lank opstel. Dan sê hy, jy het geen saak gewen nie, Einstein. Nee, as hy met Einstein praat, dan praat hy mos nou met jou. As jy nie jou Met ons kontakte by die Pretoria Noordhof gebruik gemaak het om regsprosedure te omseil nie, sou jy nooit 'n bevel gekry het nie. Wat se Dis nou die kontakte? saak wat Dis nou die saak wat hy loshande verloor het na hy en sy prokureur vir omtrent 'n jaar teen ons geveg het. Ek dink hulle moes iets so 7 keer hulle stukke aanvul en toe verloor hulle nog steeds. Dis nou daai saak. En ek wil net bysê, dan kom sit hy stukke daaraan van modelmeisies wat nie eers ek is nie, wat hy teen my wil gebruik. Dis soos what the hell. Ja, hy gaan Google. Dis nou hy en Anne-Marie de Tooy, nê, en daai Monica Drotsky. Hulle is so fucking onnosel. So wat hulle doen is dan Google hulle, jy kan sien dis nou gegoogel, nê, want hulle maak nou 'n screenshot. Dan Google hulle Leonie se naam. Dan pop daar 'n image van 'n model uit. Want Leonie lyk so 'n model. Dan is dit sy. Dan kom sit hulle nou 'n model met 'n bikini om vir die hof te bewys sy was 'n prostituut. Soos in, are you fucking serious?
Dit is waarom ons gedeel het, As hoor. jy modeling doen, is jy prostituut. Is dit eintlik wat jy wil sê? Ja, dit is, maar verstaan jy, dis wat Leonie sê, dis nie eers sy wat op die foto is nie. Dis nie eers sy wat op die foto is nie, want hulle is te onnoosel om te weet, Google gaan vir jou goed uitgooi wat naaste by is dit wat jy soek. Okay, dan sê hy, daar was nie 8 dossiere nie, slegs een waarvan nie een van die 100 bladsye gepagineer of genommer was nie. Ek verstaan nie, hulle dink mos 'n dossier is 'n siviele saak, so ek gaan eers dit verder bespreek nie. Dan die verspreiding van, en ek weet nie, daar's iets nou, something is doodgetrek, dan sê hy kinderpornografie, nou, hier kom nou 'n interessante stuk. Kinderpornografie toe sy as kind as 'n escort seks met volwasse mans gehad het, en dit verfilm is by onder andere Klap 920. Nou, ons moes toe nou gaan Google, ons moes gaan Google het wat Klap 920 is. Nou, 920 turns out to be, dit was nie, sover ons kan vasstel, 'n strapklap of 'n bordeel nie. Dit was bloot 'n klaphuis van 'n gegewe baie bekende motorbike gang in Pretoria. Dit was 'n bordeel gewees, lyk vir my, want toe ons dit gegoogel het daar gestaan, dit was soos 'n bordeel gewees wat oop. Maar ek het nie eens geweet wat was Klap 920 nie. Ek het nie geweet wat dit was nie. Maar onthou nou wat sê hy nou, nê? Want hierdie storie van die kinderpornografie vat hy dan verder. Hy en Suzanne dit mos verder gevat. Hulle toe later gaan beweer, hy wat Hannes is, sit met, ek weet nie hoeveel terabyte of gigabyte of watter byte, hoeveelheid van kinderpornografie waar Leonie die kinderpornografie aktrise is nie. En toe trek ek hom vas. Toe sê ek vir hom, maar as jy met kinderpornografie in jou besit sit, is jy skuldig aan 'n misdaad waarvoor jy die tronk toe gaan. En dis toe waar hy mos toe nou gesê het, nee, dit was eintlik toe, eers was dit toe by die polisie gewees, toe sê ek, maar dan gaan ek na die polisiestasie toe gaan ons na die polisie toe weet hulle fok hom, toe was dan nie enigiets van so aard nie. Hy en die twee resifiste, daai goed is oral die land vol gestuur. Ja. Hannes het gesê, hy het nie met kinderpornografie gesit in sy besit nie, behalwe Fiona sin, hy noem hy mos Fiona. Nou ek weet, daar is nie seker goed van my nie, so met wie se kinderpornografie het hy gesit? Nee, maar ons weet mos nou, Pixie Pink se man, maar daar's 'n voice note, ek sal hom gaan soek wat hy gesê het, dat jy het nie voorgekom op die kinderpornografie materiaal wat Ja, maar toe moet hy hom nou self uit die storie lieg. Toe raak het later, maar Christopher Erasmus, wag nou. Toe raak het later, maar Christopher Erasmus, en ek sal die naam noem, dis daai vet ou wat by die hof opgedaag het, wat moes kom getuig het in die saak, wat toe ook 'n sekere tuindwergie se cyberafdeling was. En interessant genoeg, nee, maar Christopher Erasmus, wat toe nou komstige polisie-reservis is, het dit eintlik in sy besit. En toe gaan ons na die polisie toe sê die polisie, hulle weet ook nie van hom nie. Die reservis inkom. Korrek. Want onthou, toe moet hy homself nou lieg uit hierdie ding. Jesus, ek wou nou iets so belangrik gesê het en nou was ek onderbreek gewees. Maar okay, die lang. Nee, dis cool. Maar okay, dis nou kom ek lees nou vir julle verder van die kinderpornografie. Dan sê hy, daardie sekstonele met onder andere swart en Indiër mans was nooit in my besit nie. Nou, hoe weet jy dan daarvan? Ja. En dit en ek het dit ook nie versprei nie, omdat ek dit nooit gehad het nie. Nou, hier kom die teenstellings, jy verstaan? Hy praat daarvan. Dan sê hy, jou vrou was destyds al 'n hoer en sy is nog steeds een. Maar dan sê hy, okay, hierdie stuk kan ek nou nie lekker sien nie, want daar's geskryf oor, okay, jou vrou het al meer mans gehoer vir geld as wat daar karre deur Daspoort Randtunnel is. Dan sê hy, jou vrou het al, okay, dit het ek nou klaar gelees, lek daai pan ou skalk, lek hom. Naskrif, okay, nou wil ek vir die mense van TikTok sê, Hannes het hierdie absolute fantasie van swart mans, wat met 'n vrou of 'n persoon seks het, en dan moet iemand lek waar daar seks gedoen was, want jy kry hierdie tema deur jare, by allerhande goed wat hy sê, jy sal altyd kry, swart mans moet seks hê met 'n blanke, en dan moet iemand daar lek, so ek glo, dit is wat ek wil net sê, die lek is ook altyd daar. Altyd. En tot Santi het dit gesê, Santi se woorde was, die fucking ding kan nie 'n spyker, jy wil die hele nag net lek. Ja, so Hannes het een of ander baie siek obsessie met hierdie ding van, daar moet nou 'n seksuele daad wees, en dan gaan lek hy nou daarin. So ek vermoed, onthou sy broer het 'n baie interessante ding vir ons vertel, die voice notes is op my by TikTok en mense kan dit gaan luister. Toe hy gedros het uit die weermag,
Toe het hulle hom later gekry in Pretoria waar, nou Reyno noem hom 'n boetebessie was. Nou ek het aanvanklik gedink hy praat van 'n polisieman, maar ek het later besef hy het nie gepraat van 'n polisieman, hy het gepraat van 'n mannetjieshoer. Ja. Want dit is wat 'n boetebessie ook genoem word. So ek vermoed in Hannes se jong lewe, en dit is hoekom hy ons vertel het van die prostituie wat hy so in die steegies gedoen het in hierdie goeters. Dit was eintlik hy. Ja. Hy was die prostituut gewees. Hy is in steegies gedoen. Iewers moet daai goed in 'n ou se verstand kom om daaroor te praat. Maar potty, exactly. En ek het nou al oor hoeveel goede gepraat, ek het in my fucking lewe nog nooit aan so iets eers gedink nie. As ek nie daaraan dink nie, hoe dan môre gaan ek daaroor skryf? Maar presies, potty. Dis goed wat nie in 'n normale mens se brein inkom nie. Ek kan nie sulke goed uitdink nie. Dis hoekom ek sê baie keer as hulle van hierdie, dis nou hy en die Jan Kots en Daniel Lotter in hierdie spil, as hulle van hierdie goeie sit en praat, en daai het Benny Liebenberg, daai ene wat ek so lekker gevloek het, daai ene. As hulle hierdie goed onder mekaar sit en bespreek, potty, ek moet letterlik partykeer van die kere moet ek gaan Google waaroor hulle praat. Dis goeters wat iets beyond me, dis goed. Ek het in die Karoo groot geword. Vir my is 'n man en 'n vrou wat in 'n bed klim seks. Dis so ver as vir my gaan, dat ek letterlik moet gaan Google waaroor hulle praat, en dan sit ek daar soos in regtig verstom, dit is soos in, Heer, waarmee is julle besig? Ja. Nee, daai ou se verstand nie, is absoluut begrawe in seks. Seks en kinderpornografie. Altyd, dit met kinderpornografie, dis die belangrike ding wat ek wou sê. Ons weet vir 'n feit dat Hannes moes snaakse goed by hom gehad het. Want julle onthou daai screenshots wat ons gehad het waar Pixie Pink se man, hy was like 'n wolf, dan sê Pixie Pink se man vir hom, Hannes, jy moet net seker maak die harddrives val nie in die verkeerde hande nie. Gaan steek dit weg. Pixie Pink se man, ek sê dit op rekord, mense kan my aanvat, Pixie Pink het vir my weggehard op George toe, sy word opgepas deur polisiemanne daar. Pixie Pink se man het dit vir Hannes gesê. Ja, en Pixie hulle was laat nie vir kinders nie. Sy's teen hulle. Pixie was sy was later in Parys gewees. En toe ontken sy later hoog en laag dat sy eerlik vir Hannes geken het, maar Hannes het hoeveel keer geskryf van hoe hulle chommies is. En hier's die clincher. Toe neem Daniel Lotter, Eben Potgieter en Babs Lotter 'n foto saam met Pixie Pink waar hulle onder in die Suid-Kaap sit en drankies drink voor 'n restaurant. Toe het ons hulle toe die koneksie gemaak. So dankie Daniel, jou blerrie onnoosel. Maar in elk geval, kom ek lees gou klaar want ek wil nou nie die hele aansit en lees nie. Dan sê hy verder, jy beter haar ook nie weer moer, ek moer mos vir jou nie. Moer nie, anders slaan 'n lesbeen weer jou oë vir jou toe. Ek kan iets onthou van iewers het hulle mos gesê van 'n lesbeen het my aangerand. Fuck nou is wat dit vandaan gekom het. Ek sou weer exactly. Exactly. Dan sit weer soos 'n prokureursklerk wat ek sou so in die hospitaal ingemoer het. Maar in elk geval, jy weet jy is vervilm. Blykbaar ek. Jy weet jy is vervilm deur 'n lesbien by 'n kombuistafel terwyl jy soos 'n babatjie gehuil het nadat sy jou gemoer het. Dis is 'n waar kom dit vandaan? Okay, dan jy en daai goedkoop hoer wat jy getrou het is albei kak van die aarde. Vat by hof toe vir die pos slangsaad van Satan. Want hy's mos 'n Christen, anders is hierdie moer se Christen. Okay. Maar hy speel met Black Magic rond. Ja, hy en ou Lyn Viljoen mos en daai Pretorius, ek gaan nou hulle van vir jou sê, dis 'n ma en 2 dogters. Hulle is hekse. Maar ek gaan nou vir jou sê man, nie Pretorius nie, Taljaard, die Taljaard. Nee, maar hy het Taljaard. Korrek. Okay, nou, dan sê hy, dis die laaste een wat ek nou gaan lees. Nou stel ek voor, Skalk, jy vat daai dikgat hoer van jou uit my aangesig uit, maar jy sit in tuister haar, dat ons moet tuisterbevele teen jou kry. Daai ding is so fucking dom, sy spyker tot vir jou. Maar ek dink dit is net omdat sy nou so hardop is. Almal in Pretoria het haar deurgedraf. Het jy nie agtergekom hoe guggel die mans as sy verbyloop nie? Hulle guggel vir jou omdat jy so domfok was om 'n cheap hoer te trou. Hulle almal het haar gespyker en huis toe gestuur. Jy het haar getrou. Dit is moeilik vir my om die goed vir jou te sê.
Wow. Dit mense is die sedige Johannes Lottering, die groot Christen, die groot vrymesselaar wat in Parys, en ek weet dit, Hannes, ek weet jy is 'n vrymesselaar, dis hoekom jy my daarvan beskuldig, die groot vrymesselaar wat vir almal grocerytjies so in boksies aangery het. Ook daar vereniging toe, as jy mos nou daar vir die ou mense van die gil wat selfmoord gepleeg het, as jy vir hulle mos nou die boksies gevat het. Dis nou die Alida. Nee, Alida was nog 'n ander ene. Alida was 'n blanke girl hy 2 girls wat selfmoord gepleeg het. Die bruin prostituut wat die paas van sy seun en Alida jare later. En dan was daar mos nog 'n girl. Hy was toe mos nou al verloof aan haar. Ek kan nou nie meer haar naam onthou nie. Waar die pa om ons iets soos R12,000 gegee het laat hy net verdwyn. Ek kan dit glo. So ja. Dan was daar onder is die vrou wat die maas van sy dogter. En onthou onder toe moes met die babietjie weggehardloop. Toe was onder in Kenia. Toe maak hy geld in boeregroepe bymekaar. Potty sal nou al van hierdie goeters weet. Toe maak hy geld in die boeregroepe bymekaar want hy moet nou sy kind wat ontvoer is in Kenia gaan opspoor en toe sluk hy die geld. En toe is onder van daar af toe is sy Europa toe en hy het natuurlik nooit in sy lewe weer sy dogter gesien en sy dogter wil niks met hom te maak hê nie. Dis daai einste storie van Kenia waar my en sy clash gekom het. Toe ek hom begin uithaal daaroor. Ja. Dit was nog voor die boere mag kak. Ek het daai screenshots inteendeel is op my blog van hom. Wow, Potty. Nou ja, daar het julle dit. Asseblief mense wat op Potty se blogspot sy webwerf skandaal.co.za. SKAINDIAL.co.za. Gaan kyk asseblief. Okay, nou hoor Leonie, wil jy ja, Potty? Wat interessant is daar's iewers het hy gebedel ook wat die mense so hartseer vir hom geskenk het. Nou hierdie kan waar wees of dit kan nie, want ek het nooit vir Reynou of vir enigiemand daarvan gepraat nie. Oor 'n babaetjie van hom wat dood is. En ek sê kak praat oor sulke goed nie. Ja, kyk, ek ken die storie, want onthou ek het vir Hannes Inside Out het ek hom geondersoek. So wat gebeur het is, ek kon net nooit vasstel wie is die ma gewees van die kind of hy getroud was met die ma van die kind nie. Maar daar was 'n baba dogtertjie en daar gaan ek hom nie uithaal nie, want ek het self kinders verloor nie. Maar daar was 'n dogtertjie wat toe sy nog 'n babatjie was, een of ander siekte gekry het, los nou maar die naam van die siekte en die dogtertjie is oorlede en dit het blykbaar baie erg gegaan. Maar hier's die ding. Hannes het hoeveel keer dan sit hy nou in die groepies, dan huil hy nou vreeslik oor die kind, dat al die tannies van hom, hy het mos altyd hierdie groep ou tannies so rondom hom, dis mos nou wat hom nou maar vol geld kom, né? Dat hulle tog nou verskriklik jammer vir hom is, maar net die volgende pos, dan vloek hy weer vir my en Leonie, net die volgende pos. Nee, Hannes, hy oor kindertjies nie, want ons weet hoe is hy involved met kindertjies, plus hy spot my, dat ek aborsies gehad het, wat ek nie gehad het nie. Maar kyk, daai is fucking siek, gevra. Daai is fucking siek, Leonie. Ja. Especially given the context, en ek en jy weet wat die context is, dis fucking siek. Maar ek het toch... Ja, Potty? Ek weet Hannes, jy luister nou hierso op 'n fake, of jy gaan hierdie ding môre luister. Ek het vir jou een vraag, Hannes Lottering. Slaap jy lekker vanaand? Het jy lekker geëet? Het jy daai calamari en prons geëet vanaand? Jou sleg moer, kry vir jou karma kom haal jou. Karma blik hom reeds. En gaan spog maar môre op 'n live hoe goed gaan dit met jou, hoor? Ek weet vanaand gaan jy nie lekker slaapie. Geniet dit. Potty Leon na die brug, hy's op pad van Stadens toe. Net so. Nee, anders dan nie weer vrede in die Potty. Hier slaan 'n ander ding my nou soos 'n klip, en sorry, ek gaan nou heeltemal van die subjects af, want ek gaan nou weer vergeet. Debbie Els maak vandag 'n pos. Iemand in haar gesin wat krag soek, moet vir haar asseblief inbetaal of krag koop. Ou Debbie, groete daar in die donkerte, hoor. Karma is op jou ook. Wanneer betaal jy ons hofkostes wat jy met koste verloor het? Geniet dit, Antie, karma is daar.
Susan, Onthou hy hy. kom vir julle. Karma kom vir julle. Lavon, hy het klaar by jou kom draai. Sê maar ek praat kak, julle weet wat ek sê, wat ek praat. So ja. Dis hoekom ek sal nooit vir een van hierdie mense verwens die slegte dinge wat ek al toe gewens is nie, want ek gun dit vir niemand. Maar wat jy praat nie, kom terug op jou. Ja, Marinda, Hannes Lottering het 'n vrou, maar ek dink nie hulle is meer getroud nie, né, Skalk? Nee, hulle is geskei. Ek sien Skalk is Ja, geliefd. hulle is geskei. Hulle is geskei. So wat daar gebeur het is, dit was in die tyd wat hy nog hofsaake teen ek kan nie onthou of dit die konspirasie saak van ons was en of dit die sake was waar hy moes gaan verskyn het vir sy interdiksaak nie. Toe by geleentheid, toe staan 'n flirt hy verskriklik met 'n vrou met die naam van, ja kom ons los net maar 'n naam. Dis die een wat ek oor gesê het, bietjie met die black magic te maak het. Maar hy flirt toe verskriklik met haar. Soveel so, dis ook hoekom hy nie by sy laaste hofverskyning was nie, want hy het daar staan 'n object onder die hof se trappe. Toe hoor hy nie Al sy het. ja, Lyn Verleun. Toe hoor hy nie hulle roep sy naam nie, maar in elk geval toe neem iemand foto's daarvan en dit was nie ek nie. Toe neem iemand foto's daarvan en hulle stuur dit vir Petrole by die werk. Sy werk daar by 'n Hardeware. Dis so agter Spur. Toe stuur hulle daarna toe en toe kort daarna toe hoor ons nie hy's nou weg, ja, hy's nou geskei. So hy's nie meer getroud met Petro nie. Ek weet dit as 'n feit, maar hy woon weer by haar. Okay, lees nie daai screenshot. Lees jy Skalk asseblief. Jo, my skat, dit is baie klein, hoor. Ek kan nie die kop op my ander foon nie. Ja, So Nee, maar hou Ja. gou. Ek gaan gou op my groot tab aansit. Ek sal makliker van hom af kan lees, hoor. want ek het nou nie dit op my ander foon Miskien, okay, ek sal dit lees. Okay, nou maar Potty lees. Daar staan miskien sou ek sal dit lees. Okay. Miskien sou ek dalk die swartes wat jou gespyker het oorgesien het. Daar het immers al 'n paar jaar intussen verloop en ek glo daai kwas was sedertdien al 'n paar maal gewas. Anders ons weet hoekom praat jy van 'n kwas wat gewas is. Luister maar wat sê daai skerre van jou, hoe jy gestink het in jy fucking bad nie. Dis hoekom jy van gewassery praat, jou siek ding. Gaan luister, ek het die voice notes, dis op my groepe. En vir die wat nou hier inkom, kan ons dalk net sê, Skalk, jy kan, dit is dit 2016 of so al, het jy hom begin ondersoek vir Hannes Lottering. Ja, ek En wil van toe af het hy agter Skalk aangegaan en toe Leonie bykom is hy agter Leonie aan. En Potty het tussenin op bygekom. Dit is hoekom hierdie man so te kere gaan. Ja, ek het hom ondersoek in 2016, 2017, die bewysstukke is oorhandig aan die polisie. Polisie het nie teen hom vervolging ingestel het. Dit het gegaan daaroor dat daar bewering was dat hy 'n kind sou verwek het saam met 'n breinkinderprostituut. So die probleem was toe op daai staan, die ma was al oorlede gewees. So hulle kon nie DNA, dit was 'n storie van DNA. Ek kan nie eens meer onthou nie, is te lank terug. Toe weet Hannes nie ek het hom ondersoek nie. Op 'n latere stadium en hier kom Belinda se naampie op en ek dink ons moet maar vir Belinda ook 'n aand 'n bietjie ligtheid gee, nie vanaand nie. Want toe raak Belinda mos nou vir my kwaad. Ek en Belinda was in 'n verhouding tussen 2015, 2016, 2017 aan en af gewees. En ek het op 'n stadium gestel ek haar voor 'n ultimatum. Toe sê ek vir haar, Belinda, dis nou een van twee goed. Of jy kom saam met my of jy gaan agter jou vervreemde man Casper aan. Want sy kon nie haar keuse maak nie. En toe sy nie haar keuse wil maak, toe maak ek vir haar die keuse. Toe sê ek vir dan is ons nou maar klaar. Ek kan ook net vir die mense gou so tussenin sê, hierdie live, kom ons noem dit, julle gaan dit nou 'n haat live noem of net wat julle dit wil noem ook, was nie in die bespreking of beplan
tot en met vanoggend wat hierdie nuwe goed weer op die lappe gekom het. Toe besluit ons gaan retaliate. Anders sou julle nooit van ons gehoor het vanaand nie. En dankie, want ek het weer bietjie werk deur die nag om te doen om my blok op datum te kry. Ja, maar ek was nog aan die sê, toe hardloop die Belinda girl na Hannes toe, want sy het geweet, ek ondersoek vir Hannes. Ongelukkig het Belinda heeltemal te veel van my geweet, en sy gaan praat toe kak by hom, en die volgende oomblik toe sê hy los. En van 2018 af is Hannes besig met my, met Potty het hy seker, Potty, dis seker 20 jaar, hy is seker 20 jaar besig. Ja nee, dit is nog voor Facebook se dae. Ja, nou onthou voor Leonie, was daar ander meisies wat maar net in en uit in my lewe gekom het. Die oomblik as hulle uitvind daar's iemand in my lewe. Nou Erna kom hier langs saam met my. Sy is my admin al vir jare. Maar so sy sal weet. Kom ons sê dit ook net. Nee, dit was nie meisies nie. Dit was basies ek self saam met 'n girl by ek het op daai stad nog baie sakekamer goed gedoen en goed saam met Sakkie en AI. So ek sal byvoorbeeld saam met 'n girl by een van hulle do's was dan sal foto's van ons. Dan gaan treis hulle nou wie's die meisie en dan gee hulle vir haar kak. Dit is wat gebeur het. So toe Leonie nou op die toneel kom, toe sê ek vir Leonie, jy gaan vir jouself moet staal as jy saam met my moet wees, jy moet weet daar's 'n groep baie siek mense en hulle gaan baie siek goed oor jou sê en te kere gaan. Okay, maar ek het nie geweet waarvoor ek myself inlaat nie. Want ek het gedink as die normale goeders van iemand sê mekaar sleg en jy weet mense bel. Ek het nog vir jou gesê want ek sal hulle net hulle moer instuur. Awa, ek het nie geweet waarvoor ek myself inlaat nie. Maar sien toe hulle agterkom ons is verloof en toe hulle agterkom ons gaan trou, toe skyrocket hierdie ding net eenvoudig. Soos in skyrocket. Want toe is Leonie, hulle het haar genoem, hulle het gesê sy is nou collateral damage, so hulle gaan nou agter haar aan. Want hulle het gesien, hulle gaan niks met my reg kry nie. Dis net soos hulle agter Erna aangaan, en agter Potty, en agter, ek wil nie eens nog name noem nie, agter mense, enigiemand wat enigstens iets met my te maak het, en hulle weet daarvan, hulle gaan agter daai mense aan. Maar ja, dit het absoluut geskyrocket. Ek weet nie of mense bewus is nie. Dit was minder as 'n maand en 'n half as ek reg onthou, minder as 2 maande in elk geval, tussen waar ek en Leonie getroud is, tot waar hulle die kakstories van die conspiracy gaan versprei het waar ons gearresteer was. Ja. Lees dit gou-gou hierdie skalk asseblief, dat kan ek aangaan. Okay, wat jy nuwe ding. Okay, dan sê, nou sê Hannes weer hierso. Oulik skalla, lek daai pan 10.000 ander ouens se oorskiet. Wat 'n nare gedagte. Nee Hannes, jy was 'n boetebessie in Johannesburg vir jou broer jou gekry het. Yes, dis 'n aardige stuk trek hierdie man hoor. Genade. Ek sal okay, aangesien Papa wil show and tell, I present to you Leonie se nuwe site dik. Sy mag net nie sê nie. En hierso is wat is daai siek ding van die hartgroep? Daai ene wat Cas Herman. Okay, ek is nou nie seker waaroor hierdie pos gaan nie, maar ja, daar is blykbaar dan nou Leonie se nuwe site dik, 'n groot man daar seker uit Nigerië uit. Weer back to projeksies. Okay, hier kan ek nie die boonste gedeeltjie lekker sien nie. Something regtig moeilik om hofsaake by te woon as aangeklaagde as jy nie geld om hofsaake beageer Hannes. Ek tim op 'n vliegtuig en 'n vlieg waar ek moet wees. Maar hoe dit ook al sy gaan ek wen. Dis nou Hannes. Ek gaan justice kry by hoek of by kroek. Ja, Hannes, ons weet. Dis hoekom jy valslagtes gaan lê. Ek het mooi geleer by jou, Kamstig. Ek sal jou finansiëel ruïneer met hofsaake. Nou dit is waar Abby nou in die plek. Daar's waar Abby nou inkom en daar's waar sekere meer resente sake ingekom. Dis waar hulle gekom het waar daar op 'n stadium het daar sake teen my opgepop soos paddastoele. Soos paddastoele. Daar was interdik sake teen my gewees. Prokureurtjies wat gedraf het om interdikkies te kry en kerkordertjies te kry en ek weet nie wat se klomp kak alles nie, nê? En die ex-vrou met al haar verskriklike sake, voor elke Kersfees dan stuur sy mos nou vir my 'n dagvaarding vir die sake wat al 7 jaar terug in 'n hof afgehandel is. En so het hulle inderdaad, vir my miljoene rande in regskoste gekos. Feit. As ek nie 'n vermoënde man is nie, sou ek lankal onder gewees het. Kom ons kyk gou wat sê Marna hierso. Kom ons hak gou by hierdie hofsaake. Yes, Potty.
Leonie, ek wil net gou iets sê oor hierdie hofsaake, want die mense verstaan nie regtig wat hier aangaan nie. Gaan kyk maar na die voice notes wat ek gelaai het. Ek gaan nou ophou om name te noem. Die vroumens bel Hannes uit 'n polisiestasie se yard uit en sê vir hom, Hannes, ek is nou hier by die polisiestasie besig om 'n saak te maak teen Skalk. Mense, dis voice notes, julle kan dit gaan luister. Ek is nou by die polisiestasie besig om 'n saak te maak teen Skalk. Maar die speurder sê hier is nie 'n saak nie. Wat kan ek bysit om dit ernstiger te laat klink, laat die saak geregistreer word? Gaan luister die voice notes, mense. Korrek. Daar val my blikkie bier ook nou. Dis hoe ver hulle gegaan het. Ek drink bier en ek drink wyn. Hoorie my skat, ek weet nie wie se goed is hierdie Dis wat konteks. Marna vir Hannes geskryf het op WhatsApp. Okay, nou mense, Marna is nou my ex-vrou. Dis nou dis nou die ma van my kinders. Okay, nou sy het dan nou blykbaar die volgende geskryf: kon nêrens 'n ander werk kry as gevolg van die feit dat sy net standaard 8 sertifikaat het nie. Leonie, ek het vir Leonie leer ken as 'n LLB student, want sy het met my kom praat oor ek moet haar help met sekere aspekte van die reg. Dis hoe ek en Leonie mekaar leer ken het. Hoe kan sy 'n regstudent wees as sy net standaard 8 het? Maar okay, dit tersydde. Okay, volgens Marius. Nou Marius is hier staan het. Haar ex-boyfriend het sy happy endings vir kliënte gegee. Ek weet nou nie watter kliënte dit is nie. Ja, kom ons noem dit plainweg wat sy is. Sy is 'n prostituut. So met ander woorde, my ex-vrou wat letterlik nog nooit vir Leonie ontmoet het nie, sê sy's 'n ex-prostituut as gevolg van dit wat Hannes vir haar vertel. Okay, laat mense nou net die konteks hier kry, want baie keer dink hulle Leonie het nou vir my by Marna afgevry, glad nie. Ek het vir Leonie in 2014 gedagvaar toe dit rigbaar raak dat sy by vir Marna gedagvaar in 2014. Toe dit rigbaar raak dat sy 'n verhouding met 'n man het by die werksplek waar sy op daai stadium gewerk het, sy die kliniek geraan binne die plant waar hulle gewerk het. Ek kan dit maar sê, dis 'n Henneman gewees, dis by Tiger Brands gewees. Dele Henneman weer daarvan, dis nie secret knowledge nie. Toe dagvaar ek haar, want dit was nie die eerste keer wat daar sulke goed gebeur het nie. Toe dagvaar ek haar vir egskeiding 2014. Die egskeiding is éventueel in 2018 afgehandel, na die gesinsadvokaat haar gedwing het om rondom 'n tafel te kom sit, 'n skikking uitgeslaan het, en dis hof toe gestuur en gesê, skei net die twee volken van 'n merwes, ons is nou moeg vir hulle. Right? 2018. Leonie, jy het op die toneel gekom, dit was rondom COVID, 2019, 2020, ek kan nie onthou nie. 2020. Ja. So onthou, daar's geen korrelasie tussen Leonie en die breuk-up van my huwelik in 2014 nie. Dit moet mense nou baie mooi verstaan. Marna egter het so onlangs as verlede jaar nog vir Amanda, want sy is 'n suster. Marna is 'n suster by Mediclinic. Wat is by Midstream Mediclinic. Toe land Amanda. Nou julle sal nou later ook nog weer van Amanda hoor. Dit was die meisie, ex-meisie, een van Hannes Lottering se ex-meisies, wat hy toe nou so opgedonder het dat sy éventueel in die hospitaal opgeëindig het. Toe kom Marna na haar toe en kom stel haar voor as Marna van Skalk. So in Marna se kop tot vandag toe nog, is sy nog steeds Skalk se vrou. En dit is hoekom sy hierdie nie Marna van Skalk nie, just saying. Dit is hoekom sy hierdie ongelooflike haat in Leonie het en hoekom sy haar vingers is nog altyd ingestrengeld in die goed. Maar okay, dan blykbaar sê sy dan die volgende, ek het die WhatsApps wat Marius, dis nou Leonie se ex-boyfriend, waar hy bevestig dat sy die kliënte 'n happy ending gegee het en ook waar hy sê net standaard 8. Nou, ek kan dink Marius was lus om kak te praat van haar. Yes. Maar in elk geval, ook waar hy sê dat sy by Teasers gewerk het. Okay. Good, next. Yes. Mensdom. Maar al die screenshots wat so moet rooi onderstreep is. Dit Marius Swanepoel hierdie. Ja, want daar's baie Marius Swanepoels. As jy hom nou gaan Google, dan gaan jy gaan nou op 'n klomp Marius Swanepoels afkom. Hierdie is nou die Marius Swanepoel waarvan Leonie nou gaan praat. Dis nou die ex-boyfriend
Ek dink ek dink nie hy het nou sekere vaste werk of wat ook al dat mense op kan Ja, hy identifiseer werk ook daarvoor. in Amerika. Mm, En wat hy moet sê, hy het gelieg op sy CV, but I'll give him this. Hy kan nie werk doen, maar hy het gelieg op sy CV. Dit weet ek is 'n feit, want hy het die goeders gaan Google om in te vul op sy CV. Kyk, Ja, ek gaan ek weet mense meer van hom vertel. Ja, ek weet nou nie hoeveel ek nou van die perd mag weergee nie, maar okay, right. Volgende. Ek gaan nou fucking wag. Ek gaan nou eers weer 'n bietjie uit hierdie gaan en my gewone enetjie terugsit. Okay. Dink is hy. Ons kyk gou. Okay. So. Mario Swanepoel. Ek gaan nou dinge sê wat nie vir kinders is nie vir sensitiewe mense is nie. So as jy nie sensitiewe goeders verhoor nie, like scroll away. Okay. Nou almal sê ja, maar hoekom mense kwaad is vir my? Hoekom hy kwaad is vir my? Hoekom hy kak vir my versprei? Is omdat ek hom gelos het vir skalk. Dis 'n feit. Ek het vir Marius gelos vir skalk. Okay? Maar mense vra nie hoekom nie. Die rede hoekom ek vir Marius gelos het, is plenty. Ek gaan begin. Nou okay. Daar's baie kere wat ek nie met Marius vir seks gehad het nie. Okay. Dan het hy my probeer spyt en hy het my probeer sleg maak, of nie probeer nie, hy het my sleg gemaak. Hy het vir my gesê, ek is 'n sleg vrou en ek is fucked up en alles, jy weet, omdat ek nie met hom wil seks hê op daai oomblik nie. Okay. Nou, dan het hy op 'n stadium vir my 'n flashlight gekry. Mense wat weet wat dit is, okay? Nou as ek nie met hom wil seks hê op daai oomblik nie, dan kom sit hy langs my met 'n flashlight en hy trek draad, nê, om my te laat guilty voel. Okay? En daar was hoeveel kere wat hy my gedate rape het, dat ek nie met hom wou seks hê nie. Okay, dis van dit. Ja. En een aand, toe het hy buitekant gesit en hy het gebraai en hy het gedrink en alles. Ek het al gaan slaap, want op daardie stadium het ek nog slaaphulle gedrink. Nou, I'll get to that. Dit is heeltemal 'n ander gesprek. Anyways, so ek het toen al geslaap en nadat hy nou lekker gedrink het en alles, toe kom hy nou, ek weet nie hoe laat in nie, toe kom lê hy nou langs my. En ek word toe wakker, waar hy vir my sê wat 'n fucking slet ek is en hoe sleg ek is en laat as ek nie nou wil seks hê met hom nie, onthou ek slaap. En hy sê vir my, ja nee, as jy nie nou wil seks hê met my nie, moet jy jou fucking goeders pak en jy moet fuck off. Dit sê hy vir my terwyl ek slaap. En hierdie het hy en sy ma erken die volgende dag ook, so sy ma weet hiervan. Anyways, so nou moet ek deur sulke goeders gaan, waar hy my so sleg maak. En ons het eendag het ons ook gebraai en ons het gedrink en alles en whatever, ons het uit vir ons tequila gekoop en dis ook toe ek nog slaaphulle gebruik het. So toe op 'n stadium was ek nie by my volle positiewe nie. En die man het my gedryf dat ek my polse gesny het. En dan wil hy vir mense allerlei stories gaan vertel. En toe kom hy en hy sê vir Hannes, ek was swanger met sy kind. En ek het 'n aborsie gehad as gevolg van skalk. Come on Marius, come on. Die laaste keer wat ek swanger was is 2008. Ek was amper 6 maande swanger te verloor ek die babietjie. En since 2008 kon ek nog nie weer swanger raak nie. I don't know why. Okay? So ek was verseker nie swanger met sy kind nie. Ek het verseker nie 'n aborsie gehad, soos wat hy vir mense vertel nie. So hierdie man, hy het my deur hel gesit. Hy was fine die eerste keer toe hy Amerika toe is. Okay, vir die H2I. Dit het goed gegaan, hy was vir 8 maande weg gewees. En alles was fine gewees en ek meen, voor die tyd het hy ook vir my gesê, weet jy wat, ek wil jou help. Even al werk dinge nie uit tussen ons nie, ek wil jou help. Cool. Jy weet, want ek het hom toe al 21 jaar geken. So hoekom sal ek nou die man twyfel? Okay? En nou kom hy en sê, like, ek skuld hom en hy wou dit nie gedoen het nie, wat, ag, klomp stories, okay? En, ja, ek moet nou eers myself together kry hierso, want hierdie man het vir my soveel skade gemaak. Hy het vir Hannes hoeveel klomp stories gaan vertel.
hy het te doen met ons conspiracy to commit murder storie ook. Want daarso, ons het die voice notes, waar hy vir Hannes hulle sê, ja nee, ek het gelike om series te kyk soos byvoorbeeld Dexter en crime series en al daai. En dit is hoe ek nou die conspiracy to commit murder wou gedoen het. Rarig, Marius, rarig. So ek mag nie van crime series hou nie, want dan wil ek nou mense doodmaak so. Come on. So, okay. En dan het hy ook vir my gesê, hy wil vir my betaal om my LHB te gaan swat. Okay. Toe nader toe sê hy wil my nou dagvaar vir hierdie gelde wat uitstaande is. Maar hy het dan vir my gesê, hy wil dit betaal. So hoe wil hy my dagvaar vir dit? Okay, hy het op die ouend van die dag geld betaal. Leonie, kan ek Jos. 'n vraag vra hier? Nee, Spotty. Die goed van Marius. Wanneer het Hannes dit versprei, voor of na julle arrestasie? Spotty, ek dink dit was na die arrestasie maybe. Ek is nie seker nie, maar het was thereabout. Ons moet gaan kyk daarvoor, want Dean het hy presies dieselfde woord dan uit daai Dexter gebruik. Hoe weet hy dan daarvan? En nie net dit nie, nee. Want daar's 'n screenshot waar Marius van Hannes gesê het hy soek bloed. Nee? Toe sê Hannes vir hom, dan het ek vir die regte groepie. Want Devin Hofmeyer soek ook Skalk se tong in 'n yskas. Ek onthou dit. Ons het dit op 'n screenshot. So hy trek vir Devin Hofmeyer ook een. Just saying. En as mense wil nie ons moet dit wys, ons sal dit wys, ek sal dit kry. Okay, nou wil ek net stop. Kyk, ek en Evan het ons verlede 'n baie lelike verlede. Ons het moer beklei teen mekaar. Maar na die Louis Batalje en het Devin na my toe gekom en gesê, Skalk, jy's vergewe my net. Kan jy my vergewe? En ons het basies gentleman's agreement, ons los mekaar uit. So What a man. Ja, so ek dink nie Devin moet ingetrek word hierdie, maar ja, dis 'n feit. Hy was ingetrek, Dis so absoluut 'n feit. ja. Devin was soveel ingetrek te weet dat Dani Boerbier wat sy beste vriend was. Dani Boerbier was die finansier gewees van die grootste gedeelte van die konspirasie teen ons. Ja. That's right. Julle het op die goed gesit saam met die mense. Dani Boerbier het baie goed betaal. Hulle het ewen op 'n stadium gesê hulle gaan R10,000 betaal om kamstige e-mails van my te trek. Okay, we'll leave it there want ons mag nog nie oor die saak praat nie. Dit Maar is okay. wat hy op die voice note ook gesê het, wat hy gesê het, ek kan nie nou daaroor praat nie, want die polisie is besig daarmee. Dis daai storie van die e-mails. Ja. Dit was ook op 'n geheime Telegram groepie gewees. Daai ene wat Daniel Lotter so oor gehuil het, die info lek uit. Dit ek die hele donderse ding al gedownload. En dankie aan die persoon wat dit uitgelek het. Ek gaan nie name noem nie. Dankie aan daai persoon. Ek waardeer julle. Dis So. siek man, o die Here. Laat ek gou kyk of ek nog ietsie het hier op green screen. Dan kan ons amper klaar maak. Maar nou hulle omdat jy nou 'n ou gelos het vir Skalk. Miljoene mense in die wêreld het iemand al gelos vir iemand anders. Jy ontmoet net iemand beter en jy beweeg aan. Is dieselfde soos as wat jy skei. Nou ontmoet jy weer iemand wat vir jou goed is en jy beweeg aan. So what? Dis fucking goed wat elke dag gebeur. Hoekom is jou nou so spesiaal? Kom ons sê gou wie's hierdie? Suzanne Ek Smith brul op. is die Ewen Potgieter en Sion Odea. 3 van die haatgroepertjies, né? Nou hierdie Suzanne Smith Du Plessis was 23 jaar terug was sy deel van my familie. Sy het haarself ingetrou in ons familie. Okay. Nou net soos sy daar lyk soos 'n heks, is sy nog steeds. Sy's 'n fucking bitch. Sorry my taal. Wie is dit, Suzanne en wie? Suzanne, Ewen Potgieter en Theo Nodea. Is Eben die kort ouetjie daar of is hy Nee, hy is die- of hy is die op sy dwergie. knieë? Ja, Is hy hy's die genien kopte so nou. klein? Ek weet nie, waar Skalk was jy? Nee, want kom hier so.
Nee, apparently is Ewen baie kort, nee, dit is mos sy vrou wat in die polisie is, nê. So nou net ek ons daarso goeders probeer. Sy het mos in nasionale intelligensie ook probeer inkom te sê hulle van nee, sorry, jou man jaag te veel kak aan op Facebook. Nou weet ek van wie jy praat, ja. Ja. Dis 'n feit, dit is wat gebeur het, ja. Sy vrou het aansoek gedoen vir 'n pos daar. Toe maak hulle die file voor oop en sê maar is dit jou man hierdie? Jy kan mos nou God so moontlik nie, maar toe het sy gegaan, hulle het iets gaan trek, ook weer iets wat hulle een of ander rekord gaan trek het of wat. Toe sê Enifa, maar dat jy mos nie vir ons werk nie. Hoe weet ons jy vat jy ons goed en sit dit op ons. Ek weet nou nie wat is hierdie ene nie. Mens kan nie alles sien nie, wag nie, ek moet nie weet nie dit is. Ja, maar nou nie wat Hierdie is nou shit wat Hannes nou sê op sy TikTok. Ek het soveel van wat ek kan nou nie sien. Ek dans 'n hond uit 'n bos uit, né, Skalla, maar teen die tyd het jy blaase op jou voete en hang jou tong op die grond. Leonie is nog vars. Ek en sy gaan nou lekker dans. Hannes, ek en jy gaan nie dans nie. Jy gaan jou fokke gat sien, bro. Is in sy drome op hy honger maagpyne wat hy kry vanaand. Geniet dit, Hannes, hoor. Ja. Karma is goed vir jou. Die Here, mense. Laat jy soveel bad luck op jouself kan bring en jy dink nog steeds jy's reg nie. Ja. Skrikwekkend. En soos ek sê, hierdie live sou nog nie al gewees het as ons nie kom retaliate het. So Susan, Tessa, môreoggend skryf julle opstelle, man, ek update nou, dat ek dit ook sommer nou môre kan bysit en laai en klaar laai. Ek is mos nou besig met julle. So gee my sommer julle laastes ook, dat ek dit bysit. Goed, hierso sê... Nogal... Ja, Potty? Nee, gaan dan, ek wil net sê, ek sal nogal like Tessa moet my vertel wat die brigadier met haar ondersoek gedoen het, maar sorry, ek dwaal van punte af nou, gaan aan. Nee, is fine. Okay, hierso sê hy ook, hoe siek jy moes wees om Marius se rekening leeg te trek, sodat hy busgeld by sy pensionarispa moes leen, om van Ouar Tambo af in Pretoria te kom, toe hy in Suid-Afrika aankom. Okay. In die eerste plek, ek het nie toegang gehad tot Marius se rekening nie. Ek het nie 'n kaart gehad van Marius se rekening nie. Okay? En toe hy by die huis gekom het, toe weet hy mos nou van alles. Toe ek nou verjaar, die 6de Januarie, toe wil hy vir my R2000 inbetaal. En ek sê toe vir Marius, nee dankie, ek wil nie jou geld hê nie. En hy gaan toe en hy betaal dit vir in. En ek sê toe vir hom, okay, dankie, ek wou dit nie gehad het nie, maar dankie. Maar hy het hier aangekom sonder geld. Are you fucking kidding me? Come on. Ja, hy is ook die eerste ou wat ek hoor wat van die buiteland af in Suid-Afrika kom sonder geld, for fuck's sake. Exactly. Yes, hierdie mense is daarom maar siek ook. O genade, ou kan dit nie genoeg sê nie, nee. Net so vir interessantheidskalk terwyl sy soek. Ek het nou gaan kyk, Facebook het begin in Facebook het begin in 2004. Lyk dit vir my. Ja, Februarie 2004, so volgende maand sal dit 22 jaar wees. So ek en Hannes is al langer as 22. Dit was nog voor Facebook wat hy al moet my doenig is en wat ek hom uit. O ja, dit val my nou by die oorspronklike ding wat ek hom uitgehaal het mee wat regtig die draai was die inverters wat hy so verkoop het.
wat 'n vroumens vir hom geskryf het. Daai goed is ook op my blogs. Waar's my inverter? Jy het my fucking geld gevat, nou hoor ek niks van jou nie. Toe kom dit uit, hy het een inverter aan fucking 10 of 20 mense verkoop. En dit was my, ek onthou die inverter soos gister, wat Johannes so tussen almal verkoop het, al die regses, en niemand het 'n inverter gekry nie. Hierdie is 'n nuwe enetjie. Iets wat hy sê van in hofstukke, ou Skalla, wat deel van hofrekords is, van hoe jy jou dogter Marie inwendig ondersoek het, en van die kaalfoto's van jou 9-jarige seentjie wat jy geneem het. Nou dans ek en jy sommer, wat Makateus? What the, like, Oh okay. my word, ek het dit nog nie gehoor gesien nie. Nee, dis 'n nuwe Ek een. ook nie, dis verskriklik. Weereens, hier is ons by kinders. Ja, hoe siek is hierdie fokker nie? Want ek Susanna, dink dink jy moet Hannes laat ondersoek met hierdie Gert van Rooyen storie, gaan soek 'n bietjie daai soldaat in die ou in die army klere by die swembaddens. Miskien is daar wag 'n verrassing op julle. Ek weet nie, gaan ondersoek dit. Hoor nee, hierdie ou nes iets anders. Anyways, okay. Ek dink Hoe is dit daai wat nou het ek al my dogter inwendig ondersoek. Waar is die hofstukke, Lottering? Waar is die klas? die kaalfoto's van 9-jarige seentjie, like come waar on. is dit? Dan is dis shit wat jy doen. Exactly. Waar is die hoofgesinsadvokaat van die Vrystaat? My volle toegang en volle regte tot my kinders gee deur 'n hofbevel as daar sulke goed ter sprake was. Ja. Okay. So, okay, ek dink ons kan dit vir vanaand eers hierso los. Daar's nog baie goeders. Ek kan dit nou, kyk, vandag was 'n bietjie kort kennisgewing, so ek kan nou die res gaan sort. En dan soos nou weer live gaan oor Hannes, dan kan ek dit nou net reg hê. So, ja. Want hierdie goeders is siek en ek meen hy kom nou met nuwe goeders op en allerhande klomp crap wat Marius vir hom vertel het oor my en dan wil hulle dit nou vir die wêreld daar buite sit is die waarheid. Ja, Nou- want vir Hannes is aldoende bewys van iets. Iemand het vir hom 'n screenshot gestuur. Wag. Nou, okay. Die moordlysie waarvan hulle so praat. Okay. Waar kom my moordlysie vandaan? Hannes. Ek het die screenshot waar Hannes vir Marius gestuur het. Wie op ons kamstige lysie was. Okay? Dit was volgens Hannes. Was dit Hannes? Marius, Belinda, wie was nog op het Marna en Lama. Marna, Abigail van Wyk. Ja, dis reg, Abigail van Wyk en Marna se prokureur. Wait, Marna se prokureur. Nou ek het die bewys van daai screenshot wat Hannes vir Marius gestuur het. Wie op die moordlysie is, wat ek nie eers van geweet het nie, want daar was nie so iets nie. Maar wat nou interessant is van hierdie moordlys, die enigste naam wat ek uit daai moordlys uitken, wat ek nou so sit en luister, is van Hannes Lottering, voor hierdie storie nou. Ek het nie 'n klou wie die ander was nie, so Susanne Hoedemoer het ek hierdie lysie gehelp saamstel. Verstaan dit net nie, waar? Wat het dan jou gebel? Mekaar. Ek meen, daar 2 persone in die hof gestaan en vir jou gebel en gevra waar is die moordlysie, maar toe het hulle klaar gesê Die daar is een. ondersoekbeampte, Leon Botha het daai lys by my gesoek. Ja, want toe was dit klaar gesê, daar is eene, maar hulle het dit nog Daai moordlys het Dien van Koller van gepraat van dag 1 af wat hy met my gepraat het, want my woorde was aan hom. Want toe ek het van Skalk se video's mos so geshare. Toe's my woorde aan Dien van Koller en dis op rekord. Stuur hy moordlys vir my, ek wil kyk of my naam ook daarop is. En ek kry daai lys tot vandag toe nog, daar was elke keer 'n verklaring. Maar Potty, wat jy sê is baie interessant, want by die tweede verskyning van die saak, dis nou by die hof, by die borgaansoek, kom ons advokaat die oggend by my onder, want hulle het vir jou nie by my in die selle kom insit. Hier staan 'n klomp mooitjies hierso. Ja, die motte. En Andre kom sê vir my, hoorie Skalk, maar wie is al die mense wat die galery sit vol mense wat almal by die hoofaanklaer vanoggend aangemeld het om te kom vra is hulle nou op die moordlys?
Ja, Hy sê ja. wat is 'n moordlys? Ek sê vir wat 'n fucking moordlys, van wat 'n moordlys praat jy? Skalk sê vir my, nê, toe hulle my bom inbring. Hy sê vir my, hoor so, wat 'n moordlys praat hulle van? Ek sê, ekskuus, wat? Ek sê, "Hè?" Hy sê nee, in die koerant is daar, sê hulle daar was 'n moordlys gewees. Ek sê, "Wat?" Ek het nie eers geweet van die moordlys nie. Come on. Maar anyway, en daar Kakkie Borg gaan soek toe nou maar sommer net daar. Maar Daar was nie so lysie nie. En Maar jy en praat Hannes van het borgaansoek. Wat sê jy, Jy Potty? praat Nee, julle praat nou so van borgaansoek. Nou lag ek sommer weer vir die nuwe briewe wat vir die minister van korrektiewe dienste gestuur word oor hierdie borgaansoek. Waar kom hierdie mense vandaan of is almal se huise met kak gegooi? Ja. ja, almal se huise is met kak gegooi hoor. Ek weet nie regtig, iets stink net by elkeen van hulle nie, maar ek dink nou ek het 'n goeie vraag gevra nou. En dan kom Hannes, nê? En hy sê vir die koerant, vir wat dit was 'n rapport, nê? Sê hy, ek was 'n voormalige ontkleeddanseres. Regtig, Hannes? Bring jou fucking bewyse. Ek sê dit nou vir die hoeveelste keer. Bring jou bewyse. Waar was ek 'n ontkleeddanseres? Waar? En nou jare is so stupid sy geskryf het vandag. Sy gaan skryf dit. Nou dink die hele Suid-Afrika, ek was 'n voormalige ontkleeddanseres. Regtig? Hannes, jy kan nie goeie sê sonder dat jy dit kan bewys nie. Die feit dat Marius dit gesê het, is nie bewyse nie. Want obviously, enige break-up, nê, is nie nice nie. Okay? En Marius was kwaad vir my, want ek het hom gelos vir skalk. So obviously het hy klomp kak vir my gaan praat. So bring julle bewyse, bring julle flipping bewyse. Net so as 'n voetnota. Anders nee. Anyway, jy het nie toe op 'n bil gekry nie net 'n nie net ons nie. Sy het toe op 'n bil gekry. So die kak wat jy nou op versprei van goedjies en geslagsdele indruk wat klein is en wat. Okay, nee, kom spreek dit soos sommige geregheid aan, ja, hè? Hierdie goeders wat hier rondloop op social media van penne indruk en goeders, nê? Is lankal die bank. Dis foto's wat gestuur is van fuck knows who. Okay? Hoe kan julle sê dis skalk? Okay? Is sy fokke gesig daarby? Nee, dit is nie. So hou op sulke foto's stuur en sê dis skalk. Jy's fucking siek aan die slotering. Hulle sal sensasie vir hulle man. Hulle sal net aangaan met vervalste goed. Dis hulle. Anders het hy volgens gesê by die video wat hy rondstuur gedownload van Pornhub af. Hy het dit dan gesê. Ja, inteendeel, hoe meer jy dit die bank, dan sal daar sommer nog môre sal daar ene sommer uitkom wat hy op sy ou komputer gekry het wat hy gerestore het. Ja, nie kyk, hy was op 'n stadium met hy en Belinda gegaan, met die Belinda hon, want sy gaan dit weer sê, sy's net so fucked up soos hy. Okay? Hulle twee het gegaan, hulle het 'n Pornhub page opgemaak en hulle het 'n video daar gesit van gay porn en hulle het gesê dis skalk wat daarin is. Come on. Ek meen nou 'n offense teenoor die gays. Ek het niks teen gays nie, maar skalk is nie gay nie. I mean obviously. So dit was nie skalk nie. Julle wat nou so dink 'n ou praat kak nê. Ek wil gou vir julle 'n screenshot lees wat ek vanoggend op my highlights gekry het. Ek wil hom nou net kry hierso. Die ou nie praat maar want ek dink ek gaan hom nou 'n bietjie soek. Ek het hom hierso is hy, sorry. 2 jaar terug. Grensoorlog Border War 1966 to 1989 is een van die grootste grensoorlog Border War weermag groepe op Facebook. Administration, dear Mr. Frikkie Baan Potgieter, we delete all posts of you, including comments. The admin was removed as an admin of this page. We apologize harm caused to you. We respect you. Thank you, best regards administration. Hannes Lottering het op daai site gegaan en poste vervals op my naam en daar gaan plaas. Maar hy het fout gemaak met sy screenshots om my naam en foto in te kry op die ding
en toe het hy gaan goedpos onder sy regte naam, wat ek geskryf het soos verklarings, wat my naam nêrens gewys het ek het dit geskryf nie. Dis wat hierdie fucking ou doen, vervals goed en versprei dit die wêreld in. O ja. Daar's Jy weet dat die admin waarna verwys word Hannes was. Want hy was een van die admin. hy was admin op al hierdie ARMY groepe. Ja, en onder andere ek, daar was 'n klomp ouens, ons is 'n paar wat saamgewerk het. Ons het hom van al die groepe laat afskop. Want die foto's wat hy mos so plaas asof dit hy was. Hy's op daai groepe gegaan om daai foto's daai video's te gaan steel om sy narrative te bou dat hy in die Bosoorlog was. En toe word hy mos deur sy broer word hy toe as 'n wannabe. Ons het mos die getuienis van sy broer op rekord gehad en toe bevind ons hy so wannabe. Daai goed is ook op die blok. Van elke liewe militêre groep af is hy geskop. Dan sal hulle wat ek wil sê. Mense wat besef, jy mag nie 'n harassment order wat teen jou uitgehaal is, post op publieke social media nie. Dis teen die wet. Nou Hannes, jy het dit gedoen. Marius, jy het dit gedoen. En ek het die screenshot waar jy vir Hannes sê, dis op jou wall. Ja, die harassment order wat ek teen jou wou gekry het. Jy sê vir Hannes, jy het die hele ding op jou wall gepost. Dit is onwettig. Julle mag dit nie doen nie. Ander mense met harassment orders, julle mag nie die flipping goed op social media post nie. Dis teen die wet. So don't do it. Want julle kan in die moeilikheid kom daarvoor. Laat ek dit nou vir julle reguit sê. Dis waar die kak gekom het met DBL sok hoor, met die tweede sy het 'n tweede harassment order teen my gaan oopmaak. Wat tot vandag toe nie op my gedien is nie, want ek het hom sommer deur die e-mail uitgesort. Wat sy op Facebook het sy die ding gaan pos. Maar toe sit sy 'n jaar met die ding, nê? Sy het hom gekry, toe sit sy amper 'n jaar met hom en laat hom in Desember op my bedien. Of net so voor Desember en die hofdatum is 2 Desember net voor die howe toemaak. So ek moes nou afgegaan het weer Kaap toe om die ding te gaan teenstaan. Dus ek het hom sommer deur die pos uitgesort. Dis wat hulle doen, vals klagtes. Maar dan word aan my nou gesê met julle klagtes wag tot die konspirasie saak klaar is. Dis die ander kak wat hou mee sit. En hulle gaan net mal tot dan toe. Weet jy wat? Jy wag tot die konspirasie saak klaar is, want hulle gaan almal op hulle moer kry. Ons weet wat daar aangaan. Hulle weet nie wat daar aangaan nie. So laat hulle aangaan. Want hulle gaan hulle glad sien hierna. Laat hulle self geniet. Ja. Want hulle dink ons almal ons gaan tronk toe. Ons gaan nie tronk toe nie. Want ons het niks gedoen nie. Hannes, jy sit agter alles. Jy en jou fokkelgatgabbas sit agter alles. En dan wil julle hê ons moet tronk toe gaan. Ons weet al lankal julle wil verskalk in die tronk kry. Maar nou wil julle my ook te nakom. Terwyl ek niks in jou gedoen het, ek het jou nie eens geken nie. Dat ek man, ja. Nie verder. Ja nee, hier gaan nog 'n paar interessante goed op. Ja. Nee, maar dit is reg, daar's nog baie om te deel met mense en ek sal my goedjies weer bymekaar kry vandag. Ons gaan net 'n bietjie kort kennisgewing. So, ek het net vandag alles weer. Ja, ek sal julle volgende live join, maar ek dink nou nie ek gaan veel hate sê hy nie. Tensy dan nou môre weer 'n paar nuwe goedjies bykom. Hulle moet nou net, want hulle gaan hierdie live gat hulle luister al klaar en is op WhatsApp met mekaar besig, so julle hatertjies skryf nou sommer vroegtydig daar, laat ek nou dit sommer môreoggend het terwyl ek laai, laat ek dit ook sommer laai, anders dan gaan julle my weer dubbel werk gee. Dat hulle mooi notaatjies maak en mooi opstelle skryf en dit post, sodat ons dit kan lees vir mense. So ja. Nee, is fyn. That's life, dit is hulle lewens. Jy ken gelukkig hierdie hele storie. Ek meen jy was van die begin af involved, so jy weet waar dit gaan. So jy begin Facebook weer, TikTok weer te haak. Almal haak nou. Okay. Ek sien niks haak nie, maar okay. Ja, maar ek vang nou net hier en daar iets, want hierdie TikTok haak nou verskriklik. Ja, hulle word nou seker weer bietjie, ek weet nie. Ons is seker te veel mense live aan. Ja, hulle. Hier's nou te veel ouens wat gelyke rekord met selfone. Ja.
Maar nee, dit is reg, laat ons gaan. Ons is nou al 2 ure op, so ja, dan vat ons Is dit. dit al genuine so lank? Ja, ons het 7 uur net na 7 begin, ja. Ja, ek gaan nou begin werk aan daai site man, gaan ek slaap aan so 3 uur se kant, dan gaan ek nou opstaan en weer 'n bietjie klaarmaak, want dan sit nou lekker stil met die lives en goed wat ek convert en die honde blaf nie en dan sal ek môre 'n bietjie die goed uitgooi en die links plaas op Facebook en TikTok en oral. Laat ons 'n bietjie kyk hoekom word nooit iemand gearresteer op hierdie super speerders se ondersoeke nie. Ek weet nie. So. Ja. Ja, maar dis reg, ag baie dankie dat julle hier was en baie dankie vir almal wat gekyk het en ja, ons deelgeneem het. Ons waardeer julle. En ons gaan weet hoe maak ons vir julle laat weet, kort kennisgewing, sorry, maar ons vir julle laat weet. En dan vat ons hierdie verder en ons wys vir julle nog verder hoe Hannes hierdie probeer toesmeer en hoe hy my nog verder probeer sleg maak en verskalk en ons almal, ek meen even Arnan Potty. So hy probeer net sy eie gat cover. Maar ons sal vir julle alles wys. Ek wil net my goedjies agter mekaar kry en dan sal ons weer vir julle wys. Want hier kom nog ons gaan 'n hele series hiervan maak. Lekker slaap Roxy. Ja, so ons gaan 'n hele series hiervan maak en ons sal dit met julle deel sodat julle regtig mooi verstaan waar hierdie man in die prentjie pas. Want omdat ons so baie oor hom praat, mense weet nie wie hy is nie. Maar mense gaan hierna behoorlik weet wie Hannes Lotter is. En Tess Rickert. Ja, hulle sal weet wie hy is. Ek meen ek sukkel net met die Google goed. Hierdie AI het lyk my nou alles oorgevat. Ai. Lekker slaap Olivia. Ja. Ja, okay, it's Ja, dan call ons dit maar dan. Ja, skalk ja, almal wat hierso volg en nou luister nê. Like maar die ander profiles hierso want ons maak verskillende video's op verskillende persone se profiles. Laat julle nie uitmis nie. En soos mense ook sal sien baie keer, jy weet, baie mense se goeders is geconnect. Net soos op TikTok. Baie van die mense se stories het dieselfde mense geconnect as jy daai spiderweb teken. Die witbord. Okay, lekker witbord. Nou, selfde met ons. Baie van ons stories is dieselfde mense wat ons aanval. En dieselfde mense is ook betrokke. Ja nee, daai witbord gaan in 'n sirkel hardloop. Ja. Ja, Yeah. interessant. As ons 'n witbord maak en hardloop in die sirkel net met 5 name. Nee, jy's die Potty, ons wil al 'n witbord gemaak het, nee, maar daar's net te veel name. En dit is soos hoe pas al hierdie mense bymekaar? Dit is soos waar Nee, witbord gaan nie vir ons werk nie. Yes, nee, daar's net te veel. Daar's te veel. Ja, dis wat nou vir my interessant is, nê. Elke keer dan kom maar 'n nuwe ene by en dan sit jy nie, dan sit iemand wat al daai jare saam met mekaar en daai ding gekoppel word en nou kom hulle by mekaar uit. Dis interessant. Die ding is net, jy weet hulle gooi nou, anders hulle gooi so hierdie conspiracy to commit murder voor ons kop die hele tyd te vertel vir almal daarvan. Dis reg, gaan aan. Sodra hierdie saak klaar is, nê, gaan julle hele woorde vreet. Lekker. So dan weet jy, ek sê nog altyd, die wat laaste lag die lekkerste. So kom ons kyk. Nee, guys, want ons weet wat aangaan in die hofsaak. So. Ja, hoe kan ongelukkig nie veel daarvan praat as ek nou hier lostrek dan weet almal hierdie hele saak is in sy moer. Maar hoe Potty, die dag wanneer ons wel hieroor kan praat, nê, gaan so, dit ja. Dit gaan op dakke. Daai. Op dakke. Ja, nee, die koerante gaan hulle die koerante se verkope gaan fucking 10 maal opgaan. Ja. En hierdie haters sal natuurlik elkeen 10 koerante per persoon moet koop net om seker te maak hulle lees reg. Hannes gaan alles moet opkoop want hy gaan nie sy naam maar buite wil hê as hierdie whatever nie. Fuck, hy sal alles van die rakke afhaal net laat 'n ander ou dit kan koop. Hy
Sê mos Jan hier die Daily Maverick praat met hom oor skalk en bla 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 bla. Come on Hannes, come on. Hoorie, wie is die ou wat 'n boek sou geskryf het oor die ding? Daniel en Hannes. Daniel Lotter. Ja, die Daniel Lotter. Daniel Lotter, net so by the way. Daniel Lotter en Hannes, skryf 'n boek oor ons. Ek deer julle, ek deer julle. Ek wil hê want iewers moet ons hulle rolletjies gaan vat, maar in elk geval Ek deer julle. Ja, dis so by the way oor die Daily Maverick. Nee, die journalistie het destyds vir my gebel en ek dink sy het so een sinnetjie of twee sinnetjies van my geskryf en toe het ek nooit weer van haar gehoor nie. Daar's 'n baie goeie rede voor, but that will also come to your knowledge in 2026. Daar's 'n baie groot surprise wat vir jou voorlê, maar glo vir my, die kak kom nie net van my kant af nie. So Hannes, jy kan maar aangaan op jou TikTokie nes jy wil, nê? Jou naam gat maak. Gaan aan. Hoe sê jy? My ou? Gaan lekker aan my ou. Kyk. Want jy gaan jou glad sien. Dankie. My ou. Maar ek gaan nou groet hier so julle, maar ek wil net vrou Hansie sê. Ja, Hansie slaap nou lekker vanaand, man. Gelukkig gaan jy nie koud kry nie want dit is somer, so slaap maar lekker hoor. Altyd iets om voor Dan dankbaar praat ons weer môre aand of oormôre aand. Julle moet my net laat weet. Is reg Potty, dankie vir jou en vir Erna wat jy was en dankie vir Skaak en dankie vir almal wat hier gekyk het. Dankie vir julle hoor. Dankie julle, baie dankie, dit was lekker. Onthou donderdag aand is die modeltreine laai. Dis reg. Yes. Dankie jou Erna, jy. Ja. Okay. Wat is Julle Vrydag? moet lekker. O ja, Erna, jy moet daai donderdag datum aan. vir my deurgee. Want ja, jy moet daai datum vir my deurgee want ek wil dit vroegtydig op Facebook ook versprei dat die mense sommer tyd maak vir dit. Dit gaan flippend interessant wees. Ja. Okay, is reg Potty, ek maak so. Dankie julle. Lekker slaap Ek dink hoor. ek het gehaak. Bye. Bye. Ja nee, hierdie TikTok haak nou. Okay julle, lekker slaapies hoor. Bye Potty. Okay, bye.